Skus, ek gaan sit. En ek sê deesdae, hulle vra my oor hoe gaan dit met jou na die operasie? Sê ek nee, dit gaan baie goed, maar ek het nou geleer as ander, weet ek kan die kinders gebruik om die hond se bak op te tel en al daai goed. Nou raak ek lui, weet so. Nee, baie dankie julle ook vir die vorige keer toe ons dit aangebied het. Ek dink nie ek was heeltemal eintlik gereed vir dit nie, maar ons het daarom amper deur die lesing gekom. So ek het daai aand nogal so op 'n plek gevoel waar hy so ek gaan nou voel ek of ek bietjie wil omkap, maar dit is nou weer reg. So ek is dankbaar daaroor. Ek het vanoggend met gepreek, so ek weet ek is nou aan die go. Maar welkom julle almal vir Dr. Pierre Britselle en Violet. Ons sê vir hulle ook baie welkom. Hulle kom maar van Brooklyn se wêreld af, so ons dank die Here ook vir dat hulle die tyd uitkoop om saam met ons hier te wees. OK julle, daar is so een of twee verskoning gemaak. Chris en Yves het gesê hulle gaan dit nie kan maak nie, en dan het nog iemand het gevra, ek dink Juna het gesê hulle gaan dit nie maak. Dankie Johan. So baie dankie. Maar vir julle almal welkom. Ek is bly julle is vanaand hierso en Winna vir jou geagter welkom hoor. Ja, so baie sterkte vir julle almal. Ons gaan vanaand te begin ons eintlik met 'n nuwe afdeling. Die eerste twee of die eerste 3 modules. Al die goed is fondasiewerk wat ons doen, maar ons begin eintlik vanaand met basiese Christenskap goed wat ons moet weet. En daar's baie van julle ouens wat hier sit, ken hierdie goed. Julle is al klaar deur hierdie pad en julle moet altyd onthou hierdie toerusting wat ons hier doen is nie noodwendig altyd net vir jou nie. Wat ons hier doen is ek vir jou wat klaar deur hierdie proses is, ek gee jou eintlik 'n stuk kennis wat jy kan gebruik om ander mense daarmee te begelei, want ek dink as julle vanoggend in die diens was, so julle gehoor het, ons kan nie by die feit verbykom dat elkeen van ons geroep is om 'n disipelmaker te wees nie, en elkeen in sy eie reg. Weet, baie keer kyk mense na daai vers, dan sê hulle, nee, maar ek is nie 'n predikant nie, ek is nie 'n pastoor nie, weet, ek is nie dit nie, ek is nie dat nie. Jy kan nie by die opdrag verbykom dat jy geroep is om die koninkryk van God uit te bou nie. In jou eie persoonlikheid gaan die Here jou gebruik. Hy gaan jou hy gaan jou gebruik in jou gawes wat hy persoonlik aan jou gegee het, want elke gawe van die Heilige Gees is 'n geskenk van God. En ons sal sal ons deur 'n lesing van Bruce Wilkins en hulle werk wat letterlik gaan, hoekom is ek hier op aarde? Ons sal sommer net die eerste lesing van dit doen, want daar's 'n stuk dinamika daarin. As jy net daai eerste lesing kyk, dan sien jy eintlik dat God het elke mens gemaak met 'n spesifieke purpose vir 'n spesifieke tyd, met 'n spesifieke karakter, om sekere dinge in sy koninkryk te vermag. Want die Here kan sonder my en jou klaarkom, maar hy wil nie. Hy het gekies om ons te gebruik. En daarom sien ons dat reg aan die begin, in die heel eerste ding, die ou huisie daar buitekant op hierdie gebou, buitekant op jou blaadjie, is 'n eenvoudige stelsel, en ouens wat in konstruksie betrokke is, sal verstaan hoe dit werk. Die heel eerste ding is, jy moet die groot prent ken, ons het dit nou al hoeveel keer vir julle gesê, maar ek gaan dit bly hamer, totdat jy dit verstaan. En as ek praat van die groot prent, voordat ek my huis kan herbou, voordat God sy huis in my kan herbou, moet ek verstaan, wat is die big picture van die Bybel? Ek moet weet waaroor dit gaan. Want ek het al honderde mense oor die afgelope jare in die bediening gekry, wat daar by my kom sit en sê, weet jy, ek verstaan nie die Bybel nie, ek kan nie die Bybel gelees kry nie, want ek verstaan nie waaroor dit gaan nie, en die goed lyk vir my de mekaar. Ek wil vir jou sê, as jy weet waaroor dit gaan, dan is dit baie eenvoudig, en daar's 'n ander lesing wat Bruce hulle ook aanbied, wat eintlik gaan om die Bybel te organiseer. Hoekom is elke boek waar hy is? En dis 'n eenvoudig, en veral vir die kinders, is dit 'n oulike, dit is 'n hele aanbieding, gebruik hy om kinders om dit te doen, maar daar's 'n klomp dinamika daarin. Want jy weet, as ou die Bybel lees, hierdie boek is nie kronologies net van voor tot agter uit nie. Want jy weet, Psalms is die helfte in die middel van die boek, en dis in Dawid se tyd, en konings is voor Psalms, en Dawid was geroep in die tyd van konings, in die tyd van kronieke. So ou moet verstaan, jy weet, hoe werk hierdie goed. In die Nuwe Testament is daar ook verskillende eras en tye wat gelys was. Daar's skrifte in die boek van Handelinge wat ons sien daar, wat ook in ander boeke in ander sendbriewe herhaal word, maar
dit is moeilik om die patroon en die volgorde te volg. So jy moet so 'n bietjie 'n groot prent van die Bybel hê om te verstaan wat hier aangaan. Maar die lyn deur die Bybel wat almal van ons moet ken, is die feit dat God 'n koninkryk op aarde kom vestig het. Sy hemelse koninkryk wou hy dupliseer op aarde. En daarom kom vestig hy dit. En ek het vir groepe soos hierdie, dan sê ek vir hulle, okay, sê vir my bietjie, hoe sien julle God se koninkryk? Dan gaan ek uit 20 ouens 16, dan gaan ek uit 20 ouens kry dat 16 van hulle vir my sê dis die hemel. Nou julle, dit is die hemel. Jy kan nie by dit verbykom nie. Die koninkryk van God is dit wat eendag vir ons daar is. Maar jy moet verstaan, die koninkryk is nie net die hemel nie. Want Kolossense 1 maak die verklaring en hy sê, en hy het ons uitgehaal uit die koninkryk van die duisternis en hy het ons oorgeplaas na die koninkryk van die lig van sy seun. Nou julle, die woordjie het, wat se tydsgreep is dit? Dis verlede tyd. So hy het jou uitgehaal uit die koninkryk van die duisternis en hy het jou oorgeplaas, die dag as jy hom aanneem in die koninkryk van sy heerlikheid. So jy kan tog nie in die koninkryk van die wêreld, in die koninkryk van die duisternis leef en dink jy gaan nou in oorwinning kom nie. Daarom moet jy die Heilige Gees weer kry en daarom moet die Heilige Gees terugkeer na jou. En ek het vanmôre baie stil gestaan op dit om dit te hoor beklemtoon, want jy kan nie in die wêreld leef sonder die krag van die Gees van die Here nie, want hoe gaan jy die vyand teëstaan wat 'n gees is in jou vleeslike liggaam? Hy gaan jou hore aansit. Maar Adam en Eva was 'n geesmens. Die gees van God was in hulle, die gees van God was, hy het elke liewe dag met hulle gewandel, hulle kon in sy direkte teenwoordigheid instap tot op die dag van die sondeval. En toe verplaas hy hulle uit die tuin van Eden uit, en hy sit gerubs voor daardie poorte, dat hulle nie kan terugkom in die tuin van Eden nie, en toe kom die straf rondom dit, hulle sal werk, en hulle, weet, en daar sal bossies wees, en allerhande goed, en die vrou sal, met swangerskap sal, sy smart sal vermeerder, en al die goed wat daar plaasgevind het. En dan sien jy sommer binne die eerste 5 hoofstukke in die Bybel, die duiwel het net 5 hoofstukke gehad, nodig gehad, net 5. In die Bybel sien jy, dat van die perfekte verhouding, wat Adam en Eva met God gehad het, verval hulle tot so 'n mate, dat God uitroep en sê, ek is jammer dat ek hierdie mens gemaak het. En dan stuur hy die reën, die sondvloed, en hy roep vir Noag om hy ark te bou, en julle dink vir jouself, 1000 jaar het verloop. En almal wat in daai 1000 jaar geleef het, en daai ouens, hulle het nie 120 jaar geword soos ons nie. Dit het eers ingekom daarna. Julle ken ons, hy was 900 en iets jaar, en daai was 700 en iets jaar, en 800, nou, ek sê, hulle moes nogal redelik uitgehou het om 800 jaar met dieselfde vrou getroud te gewees het, hoor, so, dit was seker nog 'n uitdaging gewees het, daai, maar nou ja. En vice versa. Nee, daai storie kom. Maar hulle het lank gelewe. En in daai eerste tyd, daar stellings wat ouens maak en sê dat Abraham het Noag geken. Nou skok ek julle. Maar gaan kyk. Die tydsbestek van dit kan dit maklik wees. Want hulle het in daai tyd gelewe. Nou kom die sondvloed en al die mense op die aarde word uitgewis behalwe een man met sy gesin. Omdat hy in geregtigheid met God geloop het. Net een mens. En julle, dit is in die tyd waarin ons nou beweeg. Ek het vandag gesien dat Amerika het Iran aangeval, julle weet dit, en julle moenie hierdie goed ligtelik opneem nie. Daar's 'n skrif wat sê, en ek het dit vanmôre gekwoteer, en ek ken nou nie presies die woorde nie, maar ek het daai skrif lanklaas gelees, maar daai skrif sê, en ek sal hake in hulle kake sit, en hulle wat in die uithoeke van die noorde woon, sal ek intrek, en ek sal hulle nader trek, sodat ek met hulle gerig kan hou. So God gaan die nasies nader trek, en wat doen hy? Deur die steen van aanstoots, wie Israel is. Want dit is God se volk, jy kan maak wat jy wil. Hy het hulle gekies, in die middel van die aarde, en kyk waar sit hulle. Die Bybel sê in die middel van die volk het in die middel van die aarde woon. Hulle is die sentrum, hulle is die passerpunt. So, die groot prent moet jy daai dinge verstaan, jy moet die koninkryk verstaan, en dit is wat ons
Dit is waartoe ons kom. En dan die volgende een is, verstaan die bouplan julle. God het 'n bloudruk. Nou die sondeval plaasgevind, die heerskappy is afgegee, die duiwel het die heerskappy oorgeneem, maar nou kom die Here en hy sê, ek gaan herstel bring, en hy maak 'n belofte in Genesis, die 3de hoofstuk vers 15, dis die moederbelofte van die Bybel. Waar hy sê, daar gaan 'n man, as hulle kind gebore word, uit 'n vrou, wat die duiwel se kop sal vermorsel. En daar begin die totale profesie. Daar begin die storie van die Bybel, wat vir ons regdeur vat, tot by die geboorte van Christus en die oorwinning wat hy daar behaal, en tot aan die einde, wat hy die kerk roep om daai boodskap vorentoe te vat. So, dit is die bouplan, daar is nie 'n ander bouplan nie, daar is nie 'n ander manier, wat in die wêreld gered kan word, behalwe deur Jesus nie. Moenie laat die wêreld jou, laat hulle jou 'n rad voor die oë draai nie. Daar kan nie 'n ander verlosser wees nie. Hoekom nie? Vir een eenvoudige rede, Jesus is God. En net God kan sonde vergewe. Daarom kan 'n Mohammed nie. Hare Krishna kan nie, afgode kan nie. Niemand van daai entiteite kan ons verlos nie, behalwe Jesus die Here. Want dit is God se plan. Daarom sê jy sal hom Immanuel noem, wat beteken God met ons. So, die hele bouplan verwys na Christus se verlossing, se versoeningsplan. Daarom, wie van julle ken teen die tyd al 1 Timoteus 3 vers 16? Kom aan, julle moet hom nou al vir my kan. Ek moet julle eintlik 'n toets gee na elke lesing. Ek gaan hom begin quoteer. En onteenseglik Die verborgenheid van die onsaligheid is groot. OK, en dan? Wie is geopenbaar in die vlees? God geopen, hy is onteenseglik, of elkanterwissie sê die Engelse Bybel. En onteenseglik, jy kan dit nie beredeneer nie, jy kan dit nie wegredeneer nie. En onteenseglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot. So die godsaligheid, God se saligheidsplan is 'n verborgenheid wat groot is. Daarom sê hy, 'n man gaan en hy werk in 'n land en hy kry 'n skat in daai land. En wat doen hy? Hy gaan terug en hy koop alles om daardie land te koop om die skat te bekom, en dis die koninkryk. Ons moet op 'n plek in ons lewe kom dat ek bereid moet wees om my hele lewe op te offer vir God se koninkryk. Daarom sê hy in Matteus 6 vers 33, maar gaan soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie ander aardse dinge sal vir jou bygevoeg word. Stel God eerste. Nie die wêreld nie jou kwalifikasie nie jou kinders nie. Julle weet jy, ek sien dit in hierdie dae, dat ons kinders is so 'n hoë prioriteit. Hoekom? Want die skole verwag dit van jou, en die kompetisie in die wêreld verwag dit van jou. Dis 'n hoë prioriteit, maar dit kan nie bo God wees nie. Jou vrou kan nie bo God wees nie. Ek het 'n mannetjie na die Here toe gelei eendag, dat sy vrou letterlik met sy kaal hande doodgeslaan het. En terwyl hy in die selle gesit het die Here my soheen toe gestuur met 'n boodskap wat hy my etlike maande voor hy tyd gegee het in 'n CNA. Toe ek 'n boek oopmaak en ek lees een sinnetjie binne in daai boek, toe gee die Here my 'n titel, 'n tema vir 'n boodskap. En ek het daai titel in my Bybel gesit en hy het vir maande daar gelê, tot een oggend toe sê die Here, vandag preek jy hierdie boodskap. En ek het nie geweet waaroor nie, ek het nie geweet hoekom nie. En ek onthou daai tema soos gister, 'n ontmoeting met die loods. En ek preek daai oggend daai boodskap en ek maak 'n uitnodiging en 35 mense kom vorentoe. En ek sê, Here, wat een van hierdie 35 is hierdie boodskap voor? En ek begin op die linkerkant en ek begin vir hulle bid, een na die ander, ek begin vir hulle bid. En ek bid naderhand en ek sê, Here, ek verstaan dit nie. Ek het nou al tot nou toe gebid. Hier's nog net een persoon oor en ek het nog nie ek kry nie in my gees hierdie persoon nie. En toe ek by hierdie vrou kom, toe kom die gees van die Here oor my en ek profeteer oor haar en die Here sê vir my, ek moet vir haar sê, jy het 'n probleem met jou kinders. En ek sê vir haar, vra vir wat is haar naam? Ek sê, Here sê, jy het 'n krisis met jou kinders. En hy vrou breek op en sy ween voor die Here. En sy sê vir my, pastoor, ek sê, my kind sit in die tronk, hy sy eie vrou vermoor. 2 uur daai middag, toe stap ek by die polisiestasie en toe sien nog van die polisie in aanhou. Ek vra vir die polisieman, kan ek met hierdie jong man praat? En die jong ou sit daar en hy verstaan nie waar hy is nie, hy verstaan nie wat vir hom wag nie, en ek kan sien die ou is nie by nie, hy het nie 'n klou wat hy gedoen het nie. En in hierdie gesprek begin ek met hom praat en ek begin met hom deel en hy maak een stelling. En hy sê vir my vrou was my alles. Ek sê, daar's jou probleem. Jou vrou was jou God.
En toe jou vrou nie doen wat jy dink sy moet doen, en soos jy voel, toe kom daar 'n argument, en jy raak buite jouself, en jy slaan hierdie vrou met jou vuiste dood. Julle, dit was rof. En daai dag, toe lei ek daai jong man na die Here toe. Nadat hy weerstand gebied het, en weerstand gebied het, en weerstand gebied het, en die Here my op 'n eenvoudige manier vat, en ek daai jong man konfronteer met goed, en hy daai oggend daar sit, nadat hy hierdie selfregverdiging het, ek ken die Here, ek is in 'n kerk groot gemaak, ek weet wie God, en toe ek hom vra, ken jy God? Sê vir my, ja, sê ek, waar het jy hom ontmoet? Nee, ek het hom nog nooit ontmoet, hy sê, ek, ken jy hom nie? Jy weet van hom, maar ken jy hom? Toe ek dit vir hom sê, toe lyk dit of jy 'n emmer water vat en die van die agterkant op in sy kop net skiet en spat so vorentoe. En gee sy hart vir die Here. En daai jong man het sy tronkstraf uitgedien. Is jare by my in die gemeente. Vandag het hy's altyd besig met een of ander koning. Hulle het al onderhoud met hom op die televisie gevoer. Maar daar het ek gesien hoe God se gees werk. Hy werk met my en jou, as jy net bereid is om iets vir hom te doen. So, wat is die groot prent? Daar is nie 'n ander verlossingsplan behalwe Jesus nie. Dan die 2 vorige lesings wat ons hanteer het, is lei met om letterlik 'n onwankelbare fondasie te lê. En wat is daai fondasie? Paulus sê, niemand kan 'n ander fondasie lê as wat ons reeds die apostels en die profete gelê het nie, en dit is Christus Jesus. So kan jy sien, die eerste 3 vlakke hier gaan eintlik oor alles oor Christus. En as jy dit kan verstaan, dan weet jy waar jy is. Jy wil nie daai hek vir my toemaak nie. Ekskuus, jy so net die steel. Een van julle, net ek is net so hier, ek kan net daar toemaak. Dankie hoor. So verstaan dit baie mooi. Daar's 'n roete in die Bybel wat ons moet weet. En nou kom ons by die 6 pilare van Christendom. En ek weet nie, ek is baie jare in die bediening. En ek weet nie of iemand al ooit, of ek 'n preek geluister het, wat iemand gepreek het om te sê, hoor jy, daar 6 dinge wat elke Christen behoort te weet van Christendom. En ek praat van 'n volgorde. En toe ek hierdie skrif sien, toe sien ek, Here, dit is so eenvoudig. As ek daai roete kan volg, want dit is 'n pad om te loop, dan moet daar goed in my lewe gebeur. En ek gaan vanaand daarby begin. So julle is vanaand by punt nommer D, of die 4de module, ek weet nie wat noem ek dit nie, dis D1, as 6 pilare wat ons gaan vanaand mee begin. Dit is eenvoudig goed, en dis moet vir julle sê, van julle gaan heel waarskynlik al deur hierdie proses gekom het. Maar moenie daaroor bekommerd wees nie, rus jou toe, sodat jy ander mense kan toerus. OK. So beleef God, ons is nog steeds by beleef God, so jy sal sien aan die linkerkant, aan die regterkant, to know God. Party van julle boekies het 'n Engelse prentjie nie, maar ekskuus vir dit, hoor, ek het dit eers na die tyd agtergekom, ek het nie daai prentjie verander daar nie. So is eintlik veronderstel in Afrikaans om Afrikaans te wees, maar julle kan ons Engels lees. Goed, so beleef God, so bou die superstruktuur. Nadat jy 'n fondasie gelê het, wat is die volgende wat jy doen? Hallo Jan. Die volgende ding wat jy doen is, nou begin jy mos bou. En jy begin jou steenwerk doen. Maar jy kan nie bou as die fondasie fondasie wankel nie. Jy moet 'n goeie fondasie. Nou begin jy om hierdie struktuur te bou. In die Engelse mense, ouens soos Morney, wat in die argitektsbedryf is, en die ouens so kontrakteurs Johan, hulle noem dit om 'n superstruktuur te bou. Ek weet nie wat se Afrikaans vir dit nie, maar dit is 'n superstruktuur. OK, so gaan bou hierdie huis. En ek en jy kan nie hierdie huis op onsself bou nie, want my Bybel sê ek is die tempel van die Here. Hierdie hele ding is gefokus op dit wat Christus sê, ek breek hierdie tempel af en in 3 dae bou ek hom op. Nou kom die Here en hy sê, het julle dan nie geweet in die boek van Korintiërs dat julle is die tempel van die Here nie? So as ek die tempel van die Here is, dan beteken dit ek moet verteenwoordigend wees van alles wat in daai tempel is. En die eerste ding is, ek moet heilig wees sodat die Gees van God daar kan woon. Want as ek nie heilig is nie, dan bedroef ek die Heilige Gees en dan gaan ek nooit my volle potensiaal kan bereik nie, julle.
En ek wil julle, ek het nou so 'n paar weke terug het ek daar in die kerk gesê, ek het eendag 'n preek gekyk en dit het my geweldig bygeval wat hierdie pastoor 'n klomp borde daar gehad het wat die vorige aand het almal 'n party gehou en daai klomp vuil borde net so gevat, net so sterk en het dit daar op die tafel neergesit en terwyl hierdie klomp mense hier voor hom sit, toe begin hy daai borde uitdeel. Hy het eintlik 'n paar ouens vorentoe geroep, toe sê hy die lekkerste goed is hier gedek, die lekkerste kos. Dis soos daai koeksusters, okay, hulle is baie lekker, julle kan maar eet hoor. So ek wou eers gesê moet dit nie eet nie, maar toe hoor ek julle ander het dit klaar gesê, so moet dit nie doen nie. Hoor nou mooi. So hier's 'n klomp goed gedek en hy het reg moeite gedoen om 'n tafel te dek en hy nooi 'n klomp ouens wat van hierdie kos wil eet en hier stap 'n klomp ouens vorentoe en hy sê vir hulle, okay, vat julle bord. En elke ou vat 'n bord en hy haal hierdie bord af en hierdie bord is gister se bord, daar sit nog allerhande pap en chops vas op daai bord. Die vorige dag se bord is nie skoon gewas nie en hulle is so half vies en hulle verstaan nie wat wil hierdie ou nou doen. Hy sê nee, vat die bord en eet. Nee, ek kan nie hierdie bord. Hy sê vat die bord en eet. En so gee hy vir elkeen van hulle 'n vuil bord en hy sê eet. En een van hulle wil van daai kos in daai bord skep nie. En toe hulle almal daar rondhang en vir mekaar kyk en hulle weet nie wat hierdie ou nou besig is om te doen nie. Toe sê hy vir my, hoekom skep julle nie hierdie kos wat ek hier staan, is hy's fout met die kos. Nee, as niks fout met die kos nie. Wat is die probleem? Die bord is vuil. Julle, wat is daai boodskap? As ek suksesvol in God se koninkryk 'n impak wil maak, moet my lewe getuig van Christus. Die wêreld sien stupid nie. Hulle sien ons lewe. Ons lewe moet so ingerig wees dat dit Christus komplementeer. Want dan sal ek 'n impak in die wêreld maak. So my bord moet skoon wees want ek het die beste kos wat hier lê. Ek kan hierdie brood van die lewe met 'n ou gaan deel, maar as die bord vuil is, al wat hy vir jou gaan sê is, maar kyk hoe lyk jou eie lewe. En nou sê ek nie vir jou ek en jy is perfek nie. Die Here hoor my, ek sê altyd vir julle, moet asseblief nie met my vrou praat nie. Want dan gaan julle agterkom, ek het ook probleme. Want die pastore maak mos of hulle hoogs holy is. Hulle is untouchable. En nou maar ek nog gesien is in die gereformeerde kerke kom ons hulle so hoog heilig en tot hulle stem verander as hulle op die kansel klim. En as hulle met die broeders en susters praat, want hier praat hulle van broer en suster, daar praat hulle van broer en suster. Okay, kom aan, ek hoop dit het al verander, maar dis hoe dit was in my dae. So, ons moet dit snap vanaand, ons sit met hierdie stuk vlees, ons sit met hierdie swakheid in hierdie vlees, daar is niemand perfek nie, maar weet julle, ek moet so heel wees in Christus, dat niemand my mee kan seermaak nie. Dis 'n prinsipel, julle. Hoekom? Want ek leef in 'n onperfekte wêreld. 'n Tannie sê eendag vir 'n predikant, hoorie, ek gaan nou hierdie gemeente verlaat, want hierdie spul mense hier is totaal so onheilig en onperfek, ek kan nie langer in die gemeente duur nie. Toe sê hy, Tannie, dan moet jy maar in jou sitkamer asseblief gaan kerk hou, want die oomblik as jy by 'n gemeente instap, gaan jy daai gemeente wat perfek is, onperfek maak. Dis 'n harde woord, maar dis die waarheid. Daarom sê hy, bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ja, verdorwe is dit. Wie kan dit verstaan? Wie kan dit begryp? Die issue is in jou hart. Ek kan nie 'n issue met niks hê nie. Die issue is in my hart. Ek moet my hart uitsorteer. Ek moet my eie hart uitsorteer. Die oomblik as ek my hart uitgesorteer het, kan ek vorentoe gaan. Ek kan nie 'n issue met die baas by die werk hê nie. Ek kan nie 'n issue met 'n gemeente. Ek kan nie 'n issue, prys die Here, met die pastoor of die dominee hê nie. Ek kan nie. Want die Bybel sê die issue is nie hy of sy nie, die issue is in jou hart. So wat moet jy handle? Jy moet jou eie hart hanteer, want jy moet so gesond raak in Christus dat mense se swak gedrag en se optrede en die swakheid van hulle vlees jou glad nie meer affekteer nie. Daarom sê die Bybel, as al het jy 7 keer geval, moet jy elke keer opstaan. So staan op, as hy jou 'n klap gegee het.
1 jaar gaan haal ek 'n pastoor en sy vrou, hulle was vir jare buite die kerk, hulle seer gekry binne, hulle is nie in ons kerk, is 'n ander kerkgenootskap gewees, en ek voel net in my gees, ek kry hierdie 2 mense jammer, hulle het die kragtige bediening, hulle het die kragtige gawes, maar hulle is nêrens betrokke nie, hulle sit en sulk oor hulle lewe, en ek besluit, ek gaan hierdie 2 mense vat, en ek gaan hulle inbring, en ek gaan trek hulle in. Hy ou is net so 2 jaar by my, en daai ou een slaan my eendag met 'n stuk, ek sê, hy het my letterlik met 'n geestelike vuis in my gesig geslaan, oor goed wat hy gedoen het, dat my kantoor vir 5 volle dae, ek praat van my kantoor, die vrouens wat daar werk, pastoor Morney, hulle almal wat daar was, 5 volle dae, hy laai mense, vir wat hy ou gedoen het. Op my verjaarsdag, gee daai ou my 'n geestelike blou, en hy stuur my grond toe. Laat ek sukkel om my voete te vind binne die bediening, laat ek sukkel om op te kom, want hierdie hou was so hard, dat ek sit agter my lesenaar. Ek kry niks gedoen nie, ek huil net voor die Here. Want ek weet, die Here is ek uitlei net, is hy uitlei net nie. En ek besef, en weet jy wat gebeur, hoe goed is God? Oom Lex Heinz bel my, daai 5 uur daai middag, hy sê, ek het jou al vanmiddag vroeër probeer bel, maar ek kon jou nie in die hande kry nie. Ek sê, oom Lex, hoe laat my probeer bel? Hy sê, nee, 11 uur, ek sê, ek verstaan hoekom kon jy my in die hande kry nie. Ek sê, want God wil gehad dat jy moet nou met my praat, nie vanmôre nie. Want 2 uur vanmiddag het iemand my 'n hou gegee, en hy hoor iets is fout, hy sê vir my, wat is fout? Wat is fout? En hulle, daai gesin, as jy wil hê mense moet vir jou bid, gaan na hulle toe. Hulle gaan vir jou bid tot jy deur is. En ek sê vir hom, Lex, dis wat gebeur het. Hy sê, maar voordat hy my vra, hy sê, die Here het gesê ek moet vir jou 'n skrif gee. Ek sê, wat is die skrif? En hy quoteer daai skrif, hy sê, elke wapen wat die vyand teen jou smee, is nie van my nie. Dit sal nie stand hou teen jou nie. Hy gee my 1 skrif uit hierdie Bybel uit. Daai oomblik toe dit vir my gegee, hoe skep ek moet. Want toe weet ek, dis nie God. Hierdie goed kom nie van God af nie, hierdie goed kom van die duiwel af. En wie het hy gebruik? Hy het 'n kind van God gebruik. En ek kon opstaan. En ek kon vorentoe gaan. En ek het vir my kantoor gesien, hou julle op huil. Ons gaan aan, hierdie oues uit lynheid. En ek gaan sien daai ou by sy huis. Ek wil sy voete was. En toe by die huis instap, hy het in 'n baie luukse voorstad in Pretoria gebly, in 'n groot aftreeoord, nie aftreeoord nie, in 'n luukse sekuriteitskompleks. Ek praat van 30 miljoene rande se huise. Ek ry daar en ek sien net hierdie plek en ek dink, Here, dis waar hierdie ou bly. Toe ek daar gaan sit, toe sê sy vrou, ek wil net vir jou sê, ek het 'n droom gehad. Ek en my man sit binne 'n grasafdak. Sy sê, in die volgende oomblik, toe slaan daai grasafdak aan die brand, en dit brand alles op hierdie erf af, tot op die grond. In 1 oomblik. Ek sê vir die vrou, hoekom het jy my nie gesê voor die tyd nie? Want dan was ek op my hoede. Sy sê, ek het my man gesê, ek sê, hy het nie geluister nie. Want toe is daar 'n komplot, daar's 'n samenswering teen hierdie goed wat ek julle bedien. So, jy moet verstaan vanmôre, die wêreld gaan jou seermaak. En die duiwel gebruik nie altyd hierdie ouens wat soeke groot ore het en allerhande snaakse goed doen. Hy gebruik baie keer mense wat soos ek en jy lyk. Hy gebruik mense binne in die kerk. Hy gebruik jou eie kinders, hy gebruik jou eie huishouding. Hy gebruik mense naby aan jou, hoekom? Dit is die mense wat die seerste maak. Maar ek moet so heel wees. En ek weet nie, ek is so heeltemal van hierdie lesing af, maar weet ek om God het sê, het ek het vir julle sê nie. Raak heel in Christus, sodat mense jou nie kan aftrek nie. Bly oor die lyn. Ok. So wat is vanaand? Die eerste pilaar is bekering. Nou dat ons weet dat Jesus Christus die enigste fondasie is waarop ons geestelike huis kan bou. Ons staan daar 'n vraag en ek sien hier's 'n spelfout hier. So moenie bekommer nie. Al die goeds geredigeer, maar as jy baie mooi geredigeer nie. Wat is die volgende fase in hierdie geestelike bouproses? Met ander woorde, ons het nou gesien hierdie goed wat ek nou vanaand vir julle gegee het. Wat is die volgende fase waarna ons moet gaan? Wat is die volgende fase waarvan ek kennis moet dra? Dan is dit die 6 dinge.
En daai 6 dinge moet in jou lewe realiseer, jy moet kennis dra van dit. En waar daar 'n vereiste is, moet jy dit doen. Anders jy uiteindelik met die Here. So hoor baie mooi wat sê hy, wat is hierdie volgende fase, Hebreërs 6 vers 1 tot 3. Daarom moet ons nie bly. Wat beteken die woordjie moet? Nee, wat sê jy? Dis 'n vereiste. Daarom moet ons, wie is ons? Hebreërs skrywe aan die kerk. Ons weet nie wie die skrywer is nie, baie van die ouens sê is Paulus, ons weet nie. Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie. Nou julle, waarna verwys daai paar woorde? Waar mag ek nie bly nie? Okay, sê weet jy nie? As 'n mens, maar gaan lees mooi, gaan kyk mooi. Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking van Christus nie. Dat Jesus nog gaan kom. Jy kan nie bly die kruis verby na die opstaan. Daar sê baie mense kom tot by die kruis en daar hak hy vas. Die kruis is die vertrekpunt vir my en jou oorwinning. Dis die grootste gebeurtenis wat hierdie wêreld verander het, maar nie net die kruis nie, want die kruis alleen sou geen waarde gehad het as daar nie 'n opstanding uit die dode uit was nie. Daarom sê hy in 1 Korintiërs 15. Dit sou te vergeefs gewees het as jy glo, as daar nie 'n opstanding uit die dode was nie. Want die kruis is 'n middel, is 'n middel tot 'n doel. En wat is die doel? Deur die kruis word my en jou sonde vergewe, vind ons genade, omdat Jesus vir my sonde aan die kruis sterwe. Maar daar sterwe hy, maar dit bly nie daar nie. Op die 3de dag staan hy uit die doodheid op. En wat doen hy? Vir 40 dae verskyn hy aan sy geliefdes en openbaar hy homself na sy opstanding en preek hy een enkele boodskap. Gaan lees dit daar in Handelinge. En wat is daai boodskap? En hy het hulle vir 40 dae lank geonderrig aangaande die dinge van die koninkryk van God. Wat is hierdie dinge van die koninkryk van God? Julle, die koninkryksboodskap is eenvoudig. Dit beteken elke mens moet die plek word waar die koning regeer, want die woord koninkryk in Engels is dominion. Die domein waar die koning regeer. En wat se ding is 'n domein? Dis 'n rykwyte, dis 'n plek, dis 'n ryk. En God sê sy kerk, sy kinders is die plek waar hy regeer. En daarom kom hy in Christus Jesus, en julle, dit is die sleutel van alles. Hy kom deur die gestalte van 'n mens wat hy deur 'n vrou in die wêreld inbring, en sy soewereine gees kom woon binne in daardie mens om wat te doen? Om die sonde wat die eerste mens veroorsaak het uit die weg te ruim en die muur van skeiding wat my en God geskei het weg te vat, sodat ek weer direk in God se teenwoordigheid kan instap. Dit is hoekom hy daar by die tuin van Eden, daar die gerub sit, daar was 'n muur van vuur. Hulle kon nie teruggaan nie, want daar was 'n skeiding. Nou kom hy in die boek van Jesaja en hy sê, julle sonde het 'n skeidsmuur tussen julle en God geword. Nou julle, wat se ding is 'n skeidsmuur? Hier is 'n skeidsmuur tussen hierdie ou saaltjie en hierdie kerkie langs of die gebou hier langs van. Dis daai muur wat daar is. So ek kan nie daardeur, ek kan nie daar reis, ek kan nie daar uitkom nie, ek moet uit, ek moet deur die deur gaan. Daarom sê Jesus, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Nou kom hy en hy vat die sonde weg deur die kruis. En wat doen hy dan? Hy gee aan elke mens die geleentheid
wat wil, deur geloof, wat hom aanneem deur geloof, om direk in God se teenwoordigheid in te loop. Daarom sê hy, dis vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, kan my gees nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek my gees, en 'n paar verse verder sê hy, sal my Vader sy gees na julle stuur. So met ander woorde kan jy sien, solank as wat die sonde barrier in jou lewe is, kan God se gees nie na daai mens toe terugkeer nie, want daar's 'n skeidsmuur in elke individu se lewe wat uit die weg uit gery moet word. Dit is hoekom ek kan nie instaan vir die redding van my kinders nie. Ek kan nie. Ek kan hulle net begelei in God se redding. Ek kan hulle net groot maak in die vrese van die Here, maar ek kan nie namens hulle kies nie. Want geloof is 'n keuse. Nou wie van julle gebruik 'n Panado as jy 'n kopseer het? OK, is 'n paar van julle kry nie kopseer nie. So wie van julle gebruik 'n Grandpa as jy 'n kopseer het? Ja, jy sien jy kom die verslaafdes nou neer. Wie van julle gebruik enige ander pil wat jy altyd koop vir 'n kopseer? Wat 'n ander pil? Wat gebruik jy? Genpain. As ek het daai nog al baie gehoor. Party ander ouens is allergies vir al dan parasetamol en al daai goeders. Maar hoekom het ek dit vir julle gesê? Dis 'n bietjie van my trek. Daai is die 65 so daar werk hoor. Geloof. Geloof. Jy moet glo. Hierdie pastoor is wakker raai kant ook. Ek koop 'n Grandpa. Nie omdat ek verslaaf is daarin nie, maar ek glo in 'n Grandpa. Daai ding kan 'n tandpyn wegvat tot 'n pyn in jou rug. 'n Genpain kan dit ook doen en 'n Panado kan dit seker ook doen. Wat die dokter voorskryf of aanbeveel. Wat sê die advertensie? Maar as daai Grandpa hier lê en ek het 'n hoofpyn, gaan my hoofpyn nie weggaan nie. Ek moet hom optel en daai slegte ding in my mond sit en 'n drink voor hy gaan werk. OK? So kan jy sien geloof. Ek het geloof dat 'n Grandpa kan doen. Maar as daai geloof kan nie net in daai proses daar lê nie, ek moet daai geloof in aksie sit. Geloof moet geaktiveer word. So nou kom hy en sê elkeen wat glo kan gered word. Ek kan nie namens jou glo nie. Ek kan jou help om te glo, ek kan jou aanspoor om te glo, maar ek kan nie namens jou glo nie. Elke man sal sy eie pak dra. Hierdie spreekwoord wil ek nooit vir jou onder julle hoor nie, sê in die boek van Esegiel, dat die vaders het groen druiwe geëet en die tande van die kinders het stomp geword. Nou julle sal wonder, waar kom daai spreekwoord vandaan? Wie van julle het al 'n groen trot druiwe gevat en jy eet daai ding? Julle dis horing, daar's nie 'n ander woord daarvoor nie. Dit voel of jou tande stomp word. En kinders het ons dit baie gedoen, want jy's mos nou stout, dan pluk. Hier by my eet die ape my druiwe. Ek het nog nooit eens een trossie afgehaal nie, want Apies rivier se ape pluk dit voor ek daarby uitkom. Hulle kom hier onder deur, sommer 'n groot trop van hulle, so 16 van hulle. En hulle pluk dit af as dit groen is. En dan gooi hulle dit net so neer dat hulle proe sleg is. Hulle tande word stomp. Ek het al gewees hulle tande wil uitval. Maar dit gebeur ook. So luister mooi. Hy kom en hy sê, ons kan nie bly by die begin van die predik. Jy kan nie bly net deur Jesus aan te neem nie. Daar's 'n groter dimensie rondom dit. Daar's meer as net dit. Die oomblik as jy hom aangeneem het, as jy glo in sy kruisdood, is daar aksie wat jou vorentoe gaan vat in hierdie lewe, wat jy moet volg, wat jy moet doen. Nou sê hy, ons kan nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid. Wat is die woord voortgaan? Wat beteken voortgaan? Kan julle sien, dis 'n proses. Daar's 'n progressie, daar's 'n progressiewe proses. Jy kan nie hier bly by die kruisdood nie. Jy kan nie bly by die kruisie om jou nek nie. Jy moet voortgaan. Waarheen? Nou sê hy vir jou, sonder om die eerste fondament te lê,
Gaan kyk mooi, ons het ons geleer, Christus is die fondament. Hier praat hy van Christelike fondamentstene, wat jy moet ken. By die begin van die prediking aangaande Christus, maar na sy volmaaktheid voortgaan. Soos wie moet ek en jy lyk, volgens daai skrif? Soos Christus. Nou julle, kom ons praat eerlik met mekaar. As ons hier na mekaar kyk, kan ek sê ek het gearriveer. Nee meneer nie. Maar dit is waar ek op pad is. En dit gaan my 'n leeftyd vat om dit reg te kry, want dit hoef nie, maar is ongelukkig omdat ons sukkel met hierdie vlees. En Paulus sê om te wil is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie. Hy sê ek vind hierdie wette by, wanneer ek die goeie wil doen, dan is die kwade naby. Julle, hy staan daar hoor. Ek neem vanoggend 'n besluit, hoor jy, ek gaan nie hierdie ding doen vandag nie, want ek wil oorwinning daaroor kry. Ag, en ek gee jou een raai. 45 minute in daai dag en nadat jy daai besluit geneem het, dan kom daai eerste steen van struikeling en hy stoot hom hier voor jou. En dan is jy onderste bo. En dis waaroor ek en jy oorwinning moet kry. OK. Jy kan nie bly, maar ons moet voortgaan, jy moet progressief strewe om soos Christus te lyk. Julle, as ons 'n impak in hierdie wêreld wil maak, moet dit meer en meer elke dag soos Jesus begin lyk. Ek kan nie meer lyk soos die ou Henry nie. Ek kan nie meer lyk soos die ou Paul nie. Ek kan nie meer lyk soos die ou Gert nie. Ek kan nie meer lyk soos wie ook al Saintjie en Tannie Ansie en wie ook al nie. Ek moet begin lyk soos Jesus lyk. Ek moet na sy beeld verander. Nou sê hy so 'n interessante ding. Hy sê ons moet na die volmaaktheid voortgaan sonder om weer die fondamente lê van dubbelpunt. So wat doen 'n dubbelpunt? 'n Dubbelpunt verduidelik alles na die dubbelpunt, verduidelik wat voor die dubbelpunt gesê word. Nou dis bietjie Afrikaans. Kon mag dalk hoop ek is reg hierso, en hy sê nie. So daai dubbelpunt sê vir my alles daarna is 'n verduideliking van dit wat voor dit staan. So sonder om weer die fondamente lê, nou sê hy, wat is hierdie fundamentele dinge? Nommer 1, die bekering uit dooie werke. So met ander woorde, ek kan nie in my lewe die heeltyd by 'n boedelingsbank uitkom en net die hele dag, elke dag, dieselfde sonde oor en oor bely nie. Dis wat die skrywer van Hebreërs sê. Ek kan nie daar bly nie. Hoekom? Want Christus het my vrygemaak. Iewers moet ek in die vryheid begin lewe. Jare terug toe ek net tot bekering gekom het, ons het in die ou kerk toe ons daar in die Pinksterkerk, het altyd sulke banke vroeër jare gehad, sulke stoeltjies, sulke bankies, dan sê goed so mooi oorgetrek met sulke swaar swaar fluweel materiaal en dan maak die pastoor 'n uitnodiging en dan sê hy wie wil kom voor en kom kniel by die bank en dan kom kniel jy daar voor die Here by daai bank en dan staan jy daar en ek onthou op hierdie bid ek en omdat ek bid dat die spoeg so spat en ek bid, ag Here, ek het nou geleer in die kerk waarin ek groot geword het, jy is mos nou hierdie absolute sondaar en jy moet dit nou leer, ag Here, wees hierdie sondaar genadig en ek ry op die R dat jy nou kan weet hoe ek is nou ernstig oor hierdie saak en ek vertel nou die Here hoe erg ek weet en pastoor Justice kom so by my verby en hy sê, wat maak jy nou? En ek vererg my vir my dog, wie is jy om vir my te sê, wat maak ek nou? Ek bid dan nou. Hy sê, my kind, Boetie, hy het al gesê, Boetie, jy bid verkeerd. Ek tog nou, Here, wat praat hierdie ou nou? Ek bid nou en ek voel hom nou lekker en ek kry dit nou reg en kom ons nou daarom nou net uit al die erre uit wat so gery word en al die goed en ek is daarom nou hier so, nou vertel ek vir die Here hoe sleg ek is en hoe bad ek is. Ek sê van wat bedoel jy pastoor Justice? Hy sê ek wil jou vra as jy op pad hel of as jy op pad na die Here se heerlikheid toe. Ek sê nee, ek hoop ek is op pad heerlikheid. Hy sê nou, is jy steeds 'n sondaar of het hy jou uitgehaal? Is jy vandag sy kind of is jy steeds 'n sondaar? Hy sê ja, jy het sonde, maar jy is nie meer 'n sondaar nie. Hy het jou uitgehaal uit die koninkryk van die duisternis en hy het jou oorgeplaas. En almal wat hom aangeneem het, Johannes 1 vers 12. Almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word.
aan hulle wat in sy naam glo, wat nie deur die wil van 'n man of deur die wil van 'n mens gebore is nie, maar uit God gebore is. Hy sê, is jy uit God gebore, ja of nee? Ek sê ja. Hy sê, verander jou gebed en begin God dank dat jy 'n kind is en dat hy jou uit die duisternis uitgeruk het en jou lewe gered het toe jy hom aangeneem het. En van daai dag af, daai oomblik was ek woedendvol. Kom ons wees eerlik, want weet hoe ek nou nog onbekeerd op soos tot 'n mate en daai ou stuk vlees wil terugkom en ek wil hom nou net hier uitsorteer, want ek is daarom nog gekatkeseer en ek weet ook daarom iets van die Bybel af, alhoewel ek niks geweet het nie. En daai dag besef ek, kyk hoe jy bid, want dood en lewe is in die mag van jou tong. En hy wie dit graag sal gebruik, sal die vrug daarvan eet. As jy heeldag vir jou kind sê hoe sleg is hy, gaan jou kind naderhand glo hy is sleg. En dit is wat ek en jy moet snap. Vertel jou kind hoe pragtig is hy, hoe mooi is hy, hoe goed is die Here vir haar, en tel haar op, lig haar op. En ons moet dit doen met mekaar. As jy sien 'n ander gelowige struikel en val, gaan na daai persoon toe en sê, weet jy, moenie vaskyk teen jou probleem, jy staan op, man, jy dalk nou geval, maar weet jy, daar's nog 'n geleentheid, staan net op en gaan vra vergifnis, skryf vergifnis en gaan vorentoe. Want jy gaan val, jy moet dit weet, jy gaan struikel, jy het 'n swakheid in jou vlees, dit gaan gebeur, maar moenie daar bly nie. Moenie bly by die begin van die prediking, hy sê van die bekering, dis nommer 1, uit die dooie werke nie. So met ander woorde, jy moet daarna streef om voort te gaan, vorentoe te beweeg vanaf jou bekering. Nou sê die volgende een, die geloof in God. Jy kan nie bly net by die lering van die geloof in Christus nie. Die derde een is, sonder om die fundament te lê, wat is die ander derde een? Die leer van die doop. Julle vir hoeveel jare die kerk vasgehaak net by die leer van die doop? Het ons geveg met mekaar oor die leer van die doop. En Paulus sê in sy Bybel wat hy skryf, in sy boek wat hy skryf, wat die Here in sy Bybel gesit het, sê hy, moenie vashaak by die leer van die doop nie. Moenie vashak by bekering nie, moenie vashak by jou geloof, net in geloof nie, want geloof het 'n aksie. Moenie sê jy glo nie, jy moet vorentoe gaan. Waarby moet jy nog nie vashak nie, moenie vashak by die handoplegging nie. En jy, waaroor gaan die handoplegging? Dit gaan oor die doop met die Heilige Gees. So ek en jy moet verstaan, ek kan nie net by een element van hierdie fondasie vashak nie. Ek moet voortgaan, en waarheen moet ek gaan? Ek moet word wat Christus vir my gemodelleer het. Dis waar ek moet uitkom. Wat is die laaste een? Die opstanding uit die dode en die ewige oordeel. Kan jy sien die 6 dinge wat ek en jy eintlik, elke Christen behoort eintlik hierdie 6 goed op die punte van sy vingers te ken. Want dit is die fondasie van ons geloofslewe. As jy met 'n moslim praat, of met 'n hindoe praat, of met enigiemand anders praat, is hierdie 6 goed die goed wat jy aan hom kan voorhou. Weet jy moet tot bekering kom, jy moet die Here aanneem, jy moet geloof in Christus hê, jy moet vandag verstaan, jy moet gedoop word in die naam van Jesus, jy moet verstaan, jy moet die Heilige Gees krag van God ontvang, jy moet verstaan, as 'n opstanding uit die dode, hulle wag vir 7 maagde in die hemel. Ag, liewe Here, help ons daarmee. Ek verwag om verheerlik te word, om 'n kroon te ontvang wat ek saam met Christus gaan regeer. Jesus kom en hy sê, hulle sê, met wie gaan ek nou trou? Hierdie vrou het nou, hierdie man gehad, toe sterf hy, toe vat die broer haar, en toe sterf die broer, en toe vat hierdie broer haar, en toe sterf hy. Wie se vrou gaan hierdie vrou nou in die hemel wees? En sê, julle dwaal. Net so. Want dis nie hoe dit daar lyk nie. Dis nie wat daar gaan gebeur nie. Julle moet verstaan, daar gaan nie in heerlikheid wees. Hierdie body gaan nie wees soos hy nou is nie. Mense wat 'n liggaamlike gebrek het, gaan nie daai liggaamlike gebrek hê nie. Hulle gaan in 'n volmaaktheid van 'n oorwinnende stuk vlees wees, wat gees en vlees kan aanneem in een oomblik. Dit gaan 'n geestelike liggaam wees, 'n verheerlikte liggaam. So, die skrywer van Hebreërs sê, moenie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie.
Maar ons moet na die volmaaktheid voortgaan sonder om hierdie fondament weer te lê. En dit sal ons doen as God dit toelaat. Wat sal ons doen? Ons sal mense leer oor bekering. Ons sal mense leer oor geloof. Ons sal mense leer oor die leer van die doop. Ons sal mense leer oor die handoplegging. Ons sal mense leer oor die opstanding van die dode en oor die ewige oordeel. Ons sal dit doen as God dit toelaat, maar daar's 'n groter antwoord. Daar's 'n dieper diepte in jou redding en dit is die ewige verheerliking. Julle, dit is die ultimate. Dit is waarvoor Jesus gekom het om die dood te ontbind. Want wat is die mens se grootste vyand? Die dood. Okay. So om die begin, so hy sê, die skrywer van Hebreërs noem dit die begin van die prediking aangaande Christus, met al hierdie 6 goeds, die begin van die prediking, maar dan vermaan hy ons deur te sê dat ons nie mag stagneer by hierdie eerste boustene nie, maar na die volmaaktheid van Jesus moet voortgaan. Wat is bekering? Julle, as kerke wat dit nie leer nie. Ek het groot geword in so 'n kerk. Omdat jy 'n lidmaat van daai genootskap is, het jy eintlik gered. En dit kan nie wees nie. So hoor mooi. Bekering is die enigste weg tot geloof. So jy kan nie in die teenwoordigheid van God instap as die muur van sonde nie vernietig is nie. En hoe kry ek daai muur van sonde vernietig? Ek wat die muur gebou het, moet dit deur die bloed van Jesus afbreek in sy naam. Ek moet die besluit neem. Nie my pa nie, nie my ma nie, nie my kinders vir my nie, niemand anders kan hy besluit vir jou neem behalwe jy jouself nie. So, wat is die eerste? En ja, ek het geworstel met hierdie ding, julle. Bekering of geloof? Wat is die eerste? Want die Bybel sê jy kan nie gered word sonder geloof nie. So is geloof die vertrekpunt, of wat is die vertrekpunt? Hierdie skrif sê bekering is die vertrekpunt, want dis nommer 1 op hierdie lys, en dan kry jy geloof. En toe ek hierdie lesing geskryf het, sê wie Johan? Geloof lei na bekering, dus nie. Ek het ook so gevoel. En dit is so. Dis soos 'n koeksistel. Ek bly sê koeksis is gebring. Die goed is loop saam. Toe ek hierdie lesing geskryf het, toe lees ek hierdie lys, ek lees die skrif en die Here wys my presies wat ek hier moet doen. Maar weet julle wat doen ek? Ek ruil hierdie orde om. En ek sê by die begin van die prediking, dan sê ek aangaande jou geloof en toe gaan ek oor na bekering toe nie. Hier ek skryf die lesing, maar ek kry nie die lesing geskryf nie. Ek kom nie weg nie. En ek hak vas, en ek hak vas, en ek hak vas. En ek gaan nader aan die Here en sê, Here, wat is die probleem? Hoekom kom ek nie vorentoe nie? Wat keer my hier? Wat is die krisis? Hoekom sukkel ek om die vloei in hierdie lesing uitgesorteer te kry? En ek praat nou van julle, seker 'n hele week wat ek met die Here worstel op hierdie ding. En daai Saterdagoggend gaan haal ek my tuinwerker op 'n plek. En dit is vroeg in die oggend, of ek kan nie so dat ek iewers iemand heen, maar dit is 6:00 die oggend en Derek Prins is op die radio. Nou julle, baie mense kan Derek Prins nie handle want hy praat so op een toonhoogte, maar hy is briljant. Hy is my hero, hy is een van my heroes. Hy is briljant. En hy maak hierdie stelling en hy sê, en hy praat oor hierdie spesifieke vers. Nou is ek besig om die lesing te skryf en ek sit net die radio aan en hy is toe besig om oor hierdie vers te praat en ek het nou so halfpad van sy lering gemis en ek dadelik is my ore oop want ek sukkel mos nou met hierdie hele storie. En hy sê, ja, wanneer jy na hierdie skrif kyk, dan lyk dit of die orde verkeerd is. En ek sê, Here, maar hy is verkeerd. Dis hoekom ek hom probeer skryf. Hy sê, dis hoekom jy nie regkom nie. Want wie is jy om my woord te verander? En Derek kom en hy maak 'n stelling net in daai paar sekondes wat ek na hom luister en hy sê, bekering staan op hierdie lys eerste,
Want jy kan nooit 'n lewe van geloof ten volle uitleef alvorens jy nie jou sonde afgelê het nie. Jesus, skielik, wow, gaan dit oop. Tog, Here, is geen wonder ek het so gesukkel, maar nou het ek die Here gevra, wys my, leer my, en hier wys die Here, hy stuur Derek Prins na my en hy's lankal dood. Kom aan julle. En ek moes daai môre, ek dink ek het my dogtertjie gym toe gevat om iets 6 uur op 'n Saterdagmôre, en hoe belaglik wil dit wees? En die Here stuur my daai môre, want gewoonlik vat my vrou haar. En daai oggend moet ek haar vat, net om Derek Prins daai sinnetjie te hoor sê. En ek gaan terug, en ek gaan sit, en ek gaan verander hierdie buiteblad van hierdie boek, en ek sit bekering waar hy hoort, en ek sit geloof, en die oomblik toe ek dit doen, gaan in die lesing. Kan julle sien hoe getrou is die Here? Ek en jy kan nie God se woord verander nie. Bekering is eerste. So, wat is eerste? Ware bekering of geloof? Dwars deur die Nuwe Testament. Vind ons sonder, hoor my mooi, sonder uitsondering, jy kan gaan kyk, dat persoonlike bekering voor geloof voorkom. Vir baie gelowiges blyk dit 'n probleem te wees, aangesien die Bybel dit baie duidelik stel, dat geen mens gered kan word deur jou werke nie, maar slegs deur 'n persoon se geloof in Jesus se versoeningswerk. Nou julle, dis absoluut so. Maar verder sê die skrif ook dat dit onmoontlik is om God te behaag sonder geloof. So kan jy sien, hierdie skrifte lei jou en lyk hoe die geloof moet voor die hand liggend eerste wees. Die rede vir hierdie oënskynlike ordeverandering is omdat ware geloof nooit kan en sal realiseer, en hier is oom Derek se lees, soos 'n sinnetjie. Ek moet eintlik hier langs van 'n hakkies sê, dankie oom Derek. Dankie Here. So luister mooi. Die skrif sê dat die rede vir hierdie oënskynlike verandering is omdat ware geloof nooit kan of sal realiseer as dit nie vooraf gegaan word deur 'n persoonlike, wat is die volgende woord? Opregte bekering in die lewe van die individu nie. Julle, daar's mense wat tot die skyn bekeer, en is nie omdat hy wil nie, dis net hy gee nie sy hart oor nie. Want onthou, wat sê die saaier, die gelykenis van die saaier? Die eerste saad wat gesaai is, val op die pad, val langs die pad. Die grond is hard, niks kan met daai saad gebeur nie. Die Bybel sê, die voëls kom, die duiwel kom, en hy pik hierdie saad op, voordat iets met daai saad kan gebeur. Wat is die tweede saad? Dit val op die rotsagtige plek. Daar's 'n bietjie grond, en wat gebeur met daai saad? Dit kom op. Dit kom op. Maar dit kan nie standhou nie, want daar's nie diepte nie. Die wortel, die oomblik as die son opkom, as die druk van die lewe kom, dan verswelg dit die lewe uit daai plantjie uit. So daar sien jy die effek. So baie mense kom tot bekering, maar hulle gee nie hulle lewe oor aan, hulle gee nie hulle hart ten volle in die hand van die Here nie. En daarom speel die duiwel met hulle woer. Jy moet op 'n plek kom wat jy jou lewe volkome aan die Here oorgee. En julle, ek was daar. Hoeveel keer in my lewe vir 6 jaar lank het ek uitgegaan op 'n uitnodiging, wat ek sê, Here, ek gaan nou luister, ek gaan nou my hart vir U gee, en dan maandag is ek terug in die wêreld, en dan doen ek maar wat ek altyd gedoen het, en ek leef net soos ek altyd geleef het. Ek kan nie. My lewe moet verander. Ek moet 'n ware bekering ondergaan. Verder sê die skrif ook dat dit onmoontlik is om God te behaag sonder geloof. Met die sondeval moes beide Adam en Eva eers 'n persoonlike keuse gemaak het voor hulle die sonde daad deurgevoer het. Julle, hoe weet ek dit? Wat doen die duiwel? Het jy gekyk na daai boom? Het die Here gesê julle mag van die bome mag julle niks eet nie? Hy tas God se goedheid aan. Nee, die Here het nie gesê ons mag nie van die bome eet nie. Die Here het gesê ons mag net nie van daai boom in die middel van die tuin eet nie. Maar ek sê vir jou, kyk hoe mooi is daai vrug. En julle nou kom die kinderkerk storieetjies mos almal in, hulle wys die appel en hierdie goeters. Dis nie 'n appel daai nie. Die Bybel sê nêrens waar dit is nie. Die Bybel sê 'n vrug. Bly by die woord, anders gaan jy pak kry. So hy wys hulle die vrug, en die Bybel sê, en toe Eva sien dat die vrug goed lyk om van te eet.
het sy daarvan geneem en dit geëet, en toe ook aan haar man by haar gegee. So wat doen hy ou liewe Arampie? Die Afrikaanse woord is abdikeer. Hy, weet jy, Eva was nie by toe God van gesê het, jy moet roel nie. Sy was nie daar nie. Hy het haar nog nie gemaak nie. Hy sê vir Adam, voordat Eva daar was, jy is die eerste van die wêreld. Nou eet sy hierdie vrug, zero gebeur met haar, niks. Sy kom niks hoor nie. Nou kom sy by Adam, en die Bybel sê Adam was daar, hy bly net stil, hoekom? Want hy is nou in hierdie gesprek, en hy wil nou nie te veel golwe maak. Die plas staan net die duiwel teen, want hy moes roel oor alles op die aarde. En die duiwel was daai tyd in Eden. Hy moes oor hom geregeer het. En hy staan terug. Hy sê, ag my ou liewe vroukie, jy is so mooi, maar kom ek help jou eet aan daai lekker vruggie wat jy daai het. En hy vat 'n hap. En wat gebeur onmiddellik toe hy eet? Toe gaan al twee se oë oop. Die oomblik toe hy, die gesagsfiguur, wat God daar gestel het, eet. Dit is hoekom julle, Noag is in geregtigheid. Maar wat doen God? Hy red sy hele gesin. Hy red sy hele gesin. Abraham volg die Here en hy red daai hele gesin. So God werk, en ons as mans moet hierdie woord wat ek nou vir julle gee, ons moet dit verstaan. Ek is die gesagsfiguur binne die skepping van God, en dit is hoekom Paulus baie in Korintië skrywe oor hierdie goed, en die kerk vandag dit waninterpreteer en ons letterlik in eintlik die wêreld vandag en sê, ag man, wie's jy dat ek nou na jou moet luister, en wie's jy dat ek dit moet doen, wie's 'n man dat hy dink hy's hoor is die, julle, dis God se orde in die skepping, en dis dit. Jy kan dit verwerp, jy kan dit aanneem. So, doen wat die Here vir jou, sy woord vir jou sê. Nou sien jy hierso, dat Adam en Eva, toe hulle sien dat hierdie vrug mooi lyk. Nou oké, nou kom ons praat nou 'n bietjie nou sommer net uit 'n menslike terminologie. As ek nou hier 'n tros druiwe sou neergesit het, en julle ken vandag se druiwe, van hierdie goed lyk baie mooi. Of 'n lekker groot appel, kom ons gebruik nou maar 'n appel, want hy kan mooi lyk. En ek sit hom hier neer. En jy kyk na daai appel. Wat gebeur met jou? Jy word lusvol. Jy is lus om daai ding 'n hap te gee. Okay? Jy is lus om daai druiwekorrel te vat en daai ding in jou mond te sit. Loop onder 'n vrugteboom deur, dan kyk jy, dan lyk daai ding so lekker. 'n Granaat, wat ook al. Dit lyk lekker om te eet. Maar hoe werk dit? Deur jou sintuiglike waarneming neem jy dit waar. En dan moet jy 'n besluit neem om daai vrug te vat in jou hand en in jou mond te sit. Kan jy sien? So, die sondeval begin by 'n besluit. Toe Eva sien dit is goed, toe eet sy daarvan, en toe Adam sien, dat sy kom niks oor nie, toe eet hy daarvan. So die oomblik wanneer ons met ons sintuiglike waarneming na iets kyk, die Bybel sê, dit is hoe sonde werk. Die duiwel sit 'n struikelblok voor jou, hy sit 'n stuk sonde voor jou, en nou moet ek die keuse uitoefen, gaan ek daai sonde verwerp, of gaan ek daai sonde aanneem? En die oomblik wanneer ek daai sonde gedagte begin gee, dan begin dit groei, en nadat dit begin groei het, begin dit al hoe groter raak, en dit raak al hoe aanlokliker, tot op 'n dag, dat daai aanlokking groter as my geestelike weerstand is. Hoekom? Want my vleeslike begeerte raak groter as my weerstand. En dan doen ek die daad van sonde, en die oomblik as ek dit doen, dan waar dit sonde. So sonde is nie wat ek net sien nie, sonde is die oomblik wanneer ek agslaan en dit doen. Nou kom hy en hy sê vir ons, dat ek kan nie bly by die begin van die prediking van bekering nie. Omdat die sondeval met 'n besluit begin het,
is daar net een manier om die sondeval weer weg te neem. En hoe is dit? Met 'n besluit. Wat doen die duiwel met Jesus? Hy sit hom daar reg by sy doop, toe hy in die woestyn ingestuur word. Die Bybel sê gelei is die Heilige Gees in die woestyn in, is hy vir 40 dae vas. Wat doen die duiwel met hom? Hy wys hom hierdie klippe. Nou julle, daai klippe, ek was in daai woestyn, daai goed lyk genuine soos 'n pak brood. Dis 'n ronde plat klippe. En nou, daai brood is nie soos ons loaf, soos 'n Franse loaf, hy lyk soos die wat ons eet nie, soos 'n boere loaf nie. Daai brode is plat, dis 'n ronde plat wat ons op mekaar stapel, dan vat jy een en skeer jy 'n stuk af en dan sit jy aan terug, dan eet jy daarvan en so gaan jy nou maar aan. Hy wys hom my klippe en na 40 dae, julle, ek het 40 dae gevas, dis nie 'n joke nie. Om 40 dae sonder kos te gaan, hoor my. Daai ding vat vir jou, hoor. Dis rof. En dit is, as die Here se Gees jou nie deur dit help nie, is dit onmoontlik om dit te doen. Jy kan dit nie doen nie. Maar jy moet bid en die Here se aangesig soek en jy moet die Here vra. En hier kom en hy wys hom dit. En toe hy die klippe sien, wat sê Jesus vir hom? Oeg, hierdie klippe, hierdie brood, ek ryk hom al, hoor. Ek ryk hom al. Nee. Hy gee hom nie 'n kans om daaroor te dink nie. Hy sê vir hom, daar staan geskrywe, van brood alleen kan die mens nie lewe nie. So hoe gee hy weerstand? Deur die boek te quoteer. En weet jy as die probleem met vandag se kerk? Hulle ken nie die Bybel nie. Hulle het 'n Bybel, maar die Bybel ken hulle nie. As ek nou vir julle moet vra, en ek wil dit nou nie toets nie, maar ek gaan jou net vra en dink 'n bietjie daaroor. Quoteer asseblief vir my 5 skrifte agter mekaar uit hierdie Bybel uit. Gaan jy dit kan doen? Net 5. Jy gaan dalk kan, jy dink dalk nou jy kan nie, maar jy gaan dalk kan, so miskien 'n koelie vir jou kop hou, gaan jy definitief kan doen. Maar jy gaan kan, dalk, maar julle, is dit nie so dat ons eintlik hierdie Bybel behoort te ken in sy diepte nie? Dis hoekom ons swaar te stomp en ons kry nie weerstand gebied teen die duiwel nie, want ons weet nie wat sê God oor hy situasie nie. So ek moet die woord van die Here in my hart kry. So let op baie mooi. Die oproep tot bekering lê aan die hartklop van die evangelie. Jy kan maak wat jy wil, dit is die boodskap van die evangelie. Die oproep tot bekering lê aan die hartklop van die evangelie. Die Nuwe Testament open met die boodskap dat alle mense hulle moet bekeer. In Markus 1 vers 3 tot 4 vind ons Johannes die Doper. En julle, wat was Johannes die Doper se main purpose? Wat is hy is die wegbereider van die Messias wat sal kom. Maar wat is die kern van sy boodskap? Bekeer julle en glo. Hy sê nie net bekeer julle nie, daar's 'n ander stukkie daar. En glo die evangelie. Bekeer julle en glo die evangelie. Want die koninkryk van God het naby jou gekom. As ek nou vir julle moet sê, hierdie beker koffie wat hier staan, aan wie sy die naaste? Aan wie sy die naaste? Nee, kom ons vra binne wie se bereik is hy? Ek het daai woorde gebruik. Ek maak dit so, en sluk ek om, hy's nog amper koud, maar kan nog. Hy's binne my bereik. Is hy buite julle bereik? Nee. Hoekom nie? So jy het so 'n paar dwelms meer gebruik as die ander ou, paar grandpas meer gedrink as die ander ou, so jy moet bietjie vrykom van dit af. Hierdie ou wat so naby hom is, hy het nie daai probleem nie, so hy, dis redelik naby hom, is vir hom maklik, maar die ander ou wat hier 'n woelige lewe gekom het, hy het 'n prys om te betaal, en hy moet 'n klomp goed prys gee, en dit is, maar is binne ons almal van julle kan hierdie beker in die hande kry, jy moet net opstaan. Maar hierdie beker gaan daar bly staan, totdat ek besluit om hom te vat. So met ander woorde, hier is as ek regtig dors het, hier's 'n glas water, en ek is besig om van die dors dood te gaan, en iemand sit my 'n glas water daar neer, sal ek nie in die lewe bly, solank as wat ek nie hierdie glas optel nie, alhoewel die water daar is.
En julle, dis waar die wêreld is. Christus gee vir ons die beste antwoord, hy gee vir ons 'n oplossing, maar die mense is nie bereid om dit te vat nie. Hulle lewe val uit mekaar uit, maar hulle gryp nie na dit wat God vir hulle gee nie. En almal van ons sukkel met ons lewens en ons moet oorwinning kry oor ons swakhede en die enigste manier om dit te doen is ek moet my sonde bely, ek moet my swakhede bely, ek moet 'n besluit neem om dit na die Here toe te vat. En die oomblik as ek dit bely, ek moet dit bely, dan kom die Here en hy was my skoon. Daarom kom Johannes die Doper en hoor wat sê, hy sê die stem van een wat roep in die woestyn, berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit. Johannes het gekom en was besig om in die woestyn te doop en die doop van bekering. Julle, die mense mis die volgende woorde daar. Dis nie net 'n doop van bekering nie. Dis die doop van bekering tot iets. Tot vergifnis van sonde. Nou julle, wie het na Johannes die Doper gekom? Het die babas daar in 'n pram opgedaag? Het hulle uit die handjies uitgesit en daai pram se wiele self gemaak tot hulle daar is? Nee. Kom aan. Wie laat hulle doop deur Johannes? Mense wat die woord hoor, wat dit glo, wat besef, ek het 'n klomp dinge in my lewe waarvan ek ontslae moet raak. Hulle gee oor. En daar's 'n plek wat Jesus vir hulle sê, hy sê die prostituie en die geldwisselaars en al die ouens is julle voor in die koninkryk van God. Hoekom? Omdat hulle hoor en doen. Maar julle skrifgeleerdes wat die Bybel ken, julle reageer nie. Daar kom 'n klomp ouens na Johannes toe en hy sê vir hulle addergeslag, wie het aan julle gesê om die toorn van God te ontvlug? Julle, ek het al baie keer lus gevoel maar van die kansel af vir 'n paar ouens te sê jou addergeslag, maar ek kan dit nie doen nie want ek is bang hulle verlaat die kerk. Hoor mooi, Jesus sê, hy sê vir daai mense addergeslag. Julle, as ons vandag so met 'n klomp mense moet praat, jy gaan niemand oor hê nie. Hy doen dit, want hy is nie bang nie, want hy ken hulle harte. So ons moet weet dat Johannes kom en hy sê, ek berei die weg van die Here, en wat is hierdie wegbereiding wat ek bedoel? Hy sê, ek preek die doop van bekering, jy moet jou bekeer, jy moet gedoop word tot vergifnis van jou sonde. Uit hierdie oproep wat Johannes aan sy volgelinge maak, is dit baie duidelik dat 'n persoonlike bekering 'n kardinale rol speel in die voorbereidingsproses van elke persoon om die Messias persoonlik te ontmoet. Want hulle verwag die Messias. Hoekom? Want Johannes was die wegbereider. Nou julle, as die wegbereider op die toneel is, wat moet dan naby of in die omgewing wees? Die Messias. Kan jy dit sien? Bekering is die vertrekpunt van Johannes se wegbereidingsboodskap, waarmee hy die weg van die Here gelyk maak. In Johannes 1 vers 35 lees ons hoe Jesus se eerste 2 disippels op Johannes se boodskap tot bekering reageer. Die volgende dag het Johannes weer daar gestaan en 2 van sy disippels het by hom gestaan. En toe hy Jesus sien wandel, sê Johannes, daar is die lam van God. En die 2 disippels het hom dit hoor sê en Jesus gevolg. Nou julle, toe hulle Johannes het hoor sê, kon hulle bly by Johannes? Of kon hulle nie by Johannes bly nie? Wat maak het hulle nie daar bly nie? 'n besluit. Hulle kies. Want Johannes spreek van die een wat kom. Nou sê Johannes, daar's hy. En hulle hoor dit. En hulle hak nie vas daar by Johannes nie. Hulle besluit, hoorie, as dit hy is. Julle, ons is die eerste ouens wat dit weet. Die Bybel sê hulle volg Jesus en Jesus dra met die volgende hy skrif gebruik in die prediking en hy sê, wat soek julle? Hy sê nie eens wat soek julle soos ek het nou vir julle sê nie, want dit klink so 'n bietjie bombasties. Hy sê, hoorie, wat soek julle? Waar is julle op pad heen? Ek is bly julle het geluister. Waar woon nie? Kom kyk.
En daar die hele dag spandeer hulle tyd met Jesus. En die oomblik toe hy met hulle tyd spandeer, toe ervaar hulle sy heerlikheid en sy glorie en hulle sien sy liefde. En wat doen hulle? Hardloop na hulle boeties toe en na hulle neefie toe en hulle gaan haal hierdie mense en hulle sê, ons het die Messias gevind. Hulle het gekom met 'n doel, julle, om die Messias te soek. En hulle het hom gevind. Ek dink hy het klomp pelle, want hulle is al 'n klomp pelle gewees. Hulle het regtig gekom om hierdie Messias. As Johannes die Doper daar is, dan moet die Messias hier wees. Ons gaan hom soek tot ons hom kry. En die Here het hulle harte geken. En daarom vat hy hierdie manne en hy openbaar homself aan hulle en hulle kom by hom uit. Die volgende dag het Johannes weer daar gestaan. Hy sê, daar is die lam van God. Hierdie besluit was die vertrekpunt van hulle nuwe lewe saam met Christus. As hulle nie daai dag gegaan het nie, as hulle nie besluit het om Jesus te volg nie, sou hulle nooit die Messias geleer ken het en ook Christus se disippels kon wees nie. Maar hulle kies. Daarom moet ek kies. Elke dag van my lewe, of ek sonde gaan doen of ek nie sonde gaan doen nie. Ek moet kies of ek Christus gaan volg of ek nie Christus gaan volg nie. Ek moet kies of ek oor gaan gee aan Jesus of ek nie gaan oorgee aan Jesus nie. Dis 'n persoonlike keuse elke dag, want bekering is eenmaal, maar elke dag. So wanneer jy Jesus aanneem, bely jy jou sonde en deur sy bloed word jou sonde uit die weg geruim. Maar daarna kom 1 Johannes 1 vers 9 in plek wat sê, as jy jou sonde bely, God is getrou en regverdig om jou van die sonde te vergewe. Want weet jy, glo my vry, jy gaan deur iewerste deur hierdie week gaan jy aanjaag. En dan moet daar 'n platform wees en hoe kry jy vergifnis van daai sonde? Jy bely dit en jy sit dit onder Jesus se bloed en jy bely dit voor hom en jy sê, Here, ek is jammer, ek het 'n fout gemaak teenoor jou. Ek vra vergifnis, vergewe my van hierdie oortreding. Jy het kwaad geword vir iemand by die werk, jy het jou meer verloor, jy het jou te buite gegaan en wat ook al die geval mag wees, dan moet jy kan bely. Dan sê jy, ek is jammer. Julle, daai woordjie kom moeilik uit ouens se monde uit. En baie keer is dit moeilik teenoor die Here ook. Maar ons moet dit leer. Ek sê sommer jammer voor ek dit al gedoen het, want ek weet ek gaan droog maak. OK? So, moet nou nie julle daai volg nie, want dit gaan nie heeltemal reg nie. Probeer eerder om nie droog te maak. So die woord van die Here kom en hy sê, ek wil jou lei, ek wil jou vergifnis van sonde gee. En nadat Johannes oorgelewer was, het Jesus in Galilea gekom. Nou neem Jesus by Johannes die Doper oor. En kyk wat doen Jesus. En hy het die evangelie van die koninkryk van God verkondig en gesê, kan jy sien, die boodskap van die koninkryk kom weer deur. Die tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom. Wat sê hy dan? Ek het dit vir julle in rooi geskryf. Is julle sien ook rooi? Wat is die eerste ding? Bekeer jou. Wat is die tweede ding? Glo die evangelie. Wat beteken die woord evangelie? Goeie nuus. Bekeer jou. Hier kom Jesus en wat sê Jesus is die vertrekpunt? Bekering. En wat moet jy dan doen? Jy bekeer jou want jy hoor die evangelie. Nou bekeer jy jou omdat jy die evangelie glo. Kan jy sien, dis hoe ek sê die vers soos 'n koeksuster. Dis aan mekaar in geplek. Maar die eerste ding is jy voordat jy die geloof vir jou gaan geaktiveer word, moet jy jou sonde by die Here bely. Jy moet ontslae raak van die baggage. Jy moet ontslae raak van dit wat jou terughou, wat jou vashou. Bely dit. En dis Jesus wat dit sê. En terwyl hy langs die see van Galilea loop, sien hy Simon en Andreas sy broer besig om 'n net in die see uit te gooi want hulle was vissers. En Jesus sê vir hulle, kom agter my aan. Julle wat staan, die Griekse woord vir kom agter my aan is opizo. To follow behind, to walk back, to follow my footsteps. Ek het al baie keer vir mense gesê, as jy nou regtig mense se aandag wil trek, gaan loop in die Pick n Pay, dan maak jy so. En iewers dan gaan iemand jou vra, hoorie, wat het duiwel doen jy? En sê, hoorie, so kom volg my soos ek Christus volg, opizo. Want dis die boodskap van die koninkryk, kom agter my aan. So hy roep hierdie 4 eerste ouens en hy sê, los dit waarmee julle besig is. Ek het 'n groter doel met julle lewe. Ek het groter plan met julle lewe. Maar om daai plan te kan vervul, moet julle my volg. Kom agter my aan. Julle, is dit nie so dat ons loop ons lewe deur en baie mense raak oud in hulle lewe, dan het hulle nooit God se plan vir hulle lewe gevind nie. Ek dank die Here so dat die Here my geroep het toe ek jonk was en dat ek in daardie jare dat ek
dat ek nadat die Here my ook in 'n blik eers gedruk het, het ek die Here aangeneem. Want ek het maar altyd gedink, hoor jy gaan kerk toe, jy's okay, ou boetie, jy's op pad hemel toe. Tot daai nag wat die duiwel my probeer versmoor het, en ek besef het, hoor hierso, daar's nie 'n manier dat ek die hemel kan maak nie. En die Gees van die Here sê vir my, vanaand sê vir my sterwe, waarom sê vir my Here, Here, maar jy doen nie wat ek sê nie. Geloof is doen wat God sê. Nie doen wat iemand anders sê nie, doen wat God sê. Okay? So bekeer jou en glo die evangelie. En Jesus sê vir hulle, kom agter my aan. Jy moet 'n besluit neem om Jesus te volg. En julle, wie kan 'n besluit neem? Elke persoon wat die verstand het om 'n besluit te neem, kan Jesus volg. Dit maak nie saak regtig hoe oud jy is nie, maar jy moet kies. As jy dit hoor, moet jy die keuse uitoefen om 'n besluit te neem. En hy het daarvandaan 'n bietjie verder gegaan, en hy vind Jakobus, die seuns van Zebedeus, en Johannes sy broer, wat besig was om net in die skei heel te maak. En dadelik het hy hulle geroep, en hulle het hulle vader Zebedeus met die gehuurde mense in die skei laat staan en Jesus gevolg. Net so moet ek en jy ook besluit om Jesus te volg. En Here, julle moet nou verstaan, die woord, die sinnetjie of die woord besluit equals is gelyk aan die woord bekering. Dis identies dieselfde woord. Met ander woorde, bekering beteken ek neem 'n besluit. Dit is hoe my lewe nou gaan. Maar ek neem 'n besluit om my rug op hierdie ou lewe te draai en 180 grade na die ander kant toe te loop. Weg van die ou rigting van my lewe af, in die rigting wat God my lei. Die opdrag tot bekering was die heel eerste amptelike boodskap van Johannes die Doper, asook Jesus self aan die verlore wêreld rondom hom. Let op die betekenis van die woord, kom agter my aan, dis op piso, wat by implikasie die posisie van Jesus se volgelinge na 'n persoonlike bekering aandui. So die oomblik wanneer jy besluit om Jesus te volg, waar moet jy loop? In sy voetspore. In the dust of the earth. Okay? Hoekom daar? Sodat jy by hom kan leer. Nou sal jy my sê, maar ek weet Jesus is nie meer op aarde, hoe loop ek aan sy voetspore? As jy net hierdie Bybel vat daar in die Nuwe Testament en jy gaan kyk na Jesus se lewe, dan gaan jy vir jouself 'n klomp voetspore kan uithaal daar. Wat is die heel eerste ding wat Jesus doen? Toe hy begin met sy openbare bediening. Hy gaan na Johannes die Doper toe en hy sê vir Johannes, doop my. Wat sê Johannes vir hom? Here, daar's nie 'n manier nie. Hy sê ek moet deur U gedoop word en kom jy na my toe dat ek U doop? Dan antwoord die Here hom op 'n interessante manier. Hy sê laat dit nou toe sodat alle geregtigheid, sodat God se raadsplan vervul kan word, want as Jesus dit nie gedoen het nie, hoe kom dit ek dit doen? Want ek volg sy voetspore. Nou kry ons vandag in die kerkwêreld, hier loop ouens, hulle loop agter Jesus aan en die oomblik wanneer hulle daar by die doop kom, hoe oud was Jesus toe hy gedoop is? Weet jy wat, hy was nogal besny toe hy 8 dae oud was. Maar hy hak nie daar vas nie. Hy gaan na die pad van geregtigheid toe. Hy gaan na God se raadsplan toe. God het gekies dat mense hulle sonde moet bely en hulle sonde moet afwas deur die bad van wedergeboorte. Hy het dit gekies, nie iemand anders nie. So wat doen Jesus? Hy gaan deur die doop. Johannes wil dit nie doen nie, maar Jesus sê doen dit terwille van ons geregtigheid voor God. So die doop het iets te doen met die weg van geregtigheid, met die weg van geloof. En Jesus kom en hy stel die voorbeeld. Hy laat hom doop. En wat is die volgende wat gebeur? Die Bybel sê en toe hy uit die water uit opklim, toe gaan die hemel oop. Hoor mooi. En die Heilige Gees daal in die gedaante soos 'n duif op hom neer en bly op hom sit. En God het vir Johannes die Doper gesê, die een op wie jy my Gees sien neerdal en op hom bly, dit is hy wat die Messias is. Daarom roep hy uit, daar is die lam van God. Maar die Heilige Gees kom op hom, wat gebeur toe? Ons mis altyd daai een, want ons hak nie daar vas by die duif. God gesê, dis Maar kom 'n stem uit die hemel wat sê,
Dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae, doen wat hy vir julle sê. Nou julle, almal wat hom aangeneem het, dis soos terug by Johannes 1:12, aan hulle het hy mag gegee om kind van God te word. So met ander woorde, hier's 'n proklamasie uit die hemel uit, dat hierdie mens wat hier in hierdie doopbad staan, wat Immanuel, God met ons is, maar die mens om hom sien die vlees, hulle sien hierdie jong man, 30 jaar oud, en al wat hulle sien is die heerlikheid van God. En hier kom 'n stem wat sê, dis my kind, en wie ek hom welbehaag. So wat gaan hy vir jou sê, die oomblik as jy dit doen? Dis my seun, dis my dogter, ek is trots op jou. Hoekom? Want die doopbad is 'n deel van wedergeboorte. Die kerk wil dit nie glo nie, maar dis absoluut so, gaan dit vir jou bewys later van tyd. Jy kan maak wat jy wil. Nikodemus, as jy nie weergebore word uit water en gees nie, kan jy die koninkryk van God nie verstaan nie, jy gaan dit nie kan sien nie, jy gaan dit nie in besit kan neem nie. Julle, een van die moderators van een van die grootste Pinksterkerke het reg oor op my gesit, ons het in ons kantoor, ons het nog 'n vergadering gehad, en waar hy hierdie stelling maak en sê dat daar's geen reddingswaarde in daai goed nie, doop kan nooit 'n deel van wedergeboorte wees nie. Wedergeboorte kan jy nie skei van water en gees nie. Kom maak wat jy wil. Jesus het dit gesê vir Nikodemus, as ek dit wil skei, maak ek Christus se eie woord. Gaan kyk man al die plekke, Titus 3 vers 5, al die plekke waar jy dit kry, is die water van die doop altyd teenwoordig by die uitstorting van die gees. Kan maar gaan kyk. So as jy hom aanneem, word jy sy kind. Alright julle, ons tyd raak min, ek raak laas. Let op die betekenis, kom agter my aan, het ons gesien. Let op die volgende van gebeure in Jesus se opdrag. Die mense moet hulle eers bekeer om hulle geloof in die goeie nuus van Jesus se koninkryksboodskap te aktiveer. So bekering is die vertrekpunt. Na Jesus se kruisiging en opstanding uit die dood, gee hy aan sy disippels die opdrag om dieselfde boodskap aan die verlore wêreld te voort te hou. Lukas 24. En hy sê vir hulle, so is dit geskrywe, en so moes die Christus ly en op die derde dag uit die dood het opstaan. Kan jy sien, daar is die kruisiging verby, die opstanding het plaasgevind. En wat gebeur na die kruisiging en die opstanding? En bekering en vergewing van sondes. Julle, daar's 'n sleutel daar. Hoe word bekering en vergewing van sondes plaasgevind? Hoe vind dit plaas? Hoe word dit gedoen? In sy naam. Nou wat is sy naam? Jy sal hom Jesus noem. Dis hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Wat beteken die woord Jesus? Julle, die Griekse ekwivalent is gelyk aan verlosser. Dis dieselfde as Joshua. So kan jy sien dat die naam van Jesus beteken niks anders as verlosser. Hy het gekom om ons te verlos. En hy sê vir hulle, so is dit geskrywe, en so is die Christus ly, en bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig word aan wie? Al die nasies van Jerusalem af en verder. Die uitvoering van hierdie opdrag vind ons in Petrus se eerste amptelike preek, nadat hy al die ander gelowiges in die bovertrek gevul is van die Heilige Gees. Hoor wat sê in Handelinge 2. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref. Petrus preek, hy staan op, hy's gevul met die Heilige Gees, die krag van God is op hom, die 4 tonge is op hulle. Nou staan Petrus op en hy verkondig Christus as verlosser vir al daardie duisende mense wat op daai fees bymekaar gekom het. En nou is die volgende woorde. Toe hulle dit hoor, al die toehoorders, party het gespot en gesê hulle is dronk van wyn, hulle het omgedraai en geloop, maar daar het 'n groot groep bymekaar gebly en hulle roep uit hulle. En toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref. So, wat beteken hulle is diep in die hart getref? Hulle hoor Petrus se prediking aangaande Christus, en wat doen hulle? Wat gebeur met hulle? As hy, dit tref hulle harte. Kan jy sien? Julle bekering is nie net 'n kopding nie. Dit begin by jou denke. Want bekering is letterlik verander jou denke.
maar dit moet van jou denke afskuif tot 'n ware oortuiging binne in jou hart. Dit is hoekom mense kom kognitief tot bekering, maar hulle harte het nog nooit tot die oortuiging gekom nie. Dit moet skuif van hier hiernatoe, kan jy sien. So, nou sê hy vir hulle verder. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? Nou kan jy sien, hier is 'n werkwoord. Wat moet ons doen, broeders? Wat moet hulle doen om wat te doen? Wat moet hulle doen? Wat moet ons doen as ons ook hierdie Heilige Gees het ons nou net gesien werk het oor julle, op julle, hierdie 4 tonge, hierdie spreking in taal? Wat moet ons doen as ons dit wil bekom? Hulle is verbaas daaroor. Nou staan hierdie mense en hulle vra 'n logiese vraag. Wat is ons volgende stap? Hoor dan sê Petrus vir hulle, en Petrus sê vir hulle dubbelpunt. Wat moet hulle doen? Bekeer julle. Hy sê nie glo nie. Hy sê, want hoekom? Hulle hoor die boodskap, hulle glo Petrus, en nou begin die vertrekpunt. Die koeksuster, kan jy sien, hulle het geglo. Dis hoekom kan jy sien hoe maklik 'n bietjie daar wil die mekaar raak, né? Want dis by mekaar daai twee goeters, okay? Hy glo en dan bekeer hy hom. Hy bekeer hom en dan glo hy. Hy besef, hy kom tot die insig dat hy Christus se verlossingswerk nodig. En toe hulle dit hoor, is hulle diep getref en hy sê, bekeer julle en laat, hierdie oulike sinnetjie. Bekeer julle en laat party van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sondes. Nou hoekom is dit so dat net party dit doen en ander wel nie? Kom aan, kom ons wees eerlik. Dis 'n keuse wat jy maak. Dis 'n keuse. Party kies om dit nie te doen nie. Ander kies om dit te doen. En daai dag, toe die Gees van die Here met my werk daar in Nelspruit op daai plaas wat ek daai tyd bestuur het vir die Landbou Navorsingsraad, daai dag staan ek van my knie af op en ek maak hierdie belofte en ek sê, Here, as jy my hier spaar vanaand van hierdie duiwelse aanval, as ek terug is in Pretoria oor 2 weke laat ek my doop. Die Here spaar my, 2 weke gaan verby. Ek bel hy pastoor, just as daai 6:00 daai môre, ek sê, jy moet my bid, die dood is op my. Hy bid vir my oor die telefoon. Ek sê, as ek terug is, gaan ek my laat doop, pastoor. 2 weke daarna is ek terug in Pretoria. Hy roep my in, hy sê, kom sit hier. Ek sê, ja, Jas. Hy sê, jy het aan die Here 'n belofte gemaak, jy gaan jou laat doop. 2 weke is verby, jy is terug in Pretoria, wanneer doen jy dit? Weet julle wat sê hierdie mannetjie? Nee, ek gaan wag om Jas tot die Here my lei. Hoekom? Want ek is daarom ons nou in 'n ander kerkgenootskap, ons glo daarom nou nie in hierdie storie nie. Hy kyk my so, hy sê vir my, sien hierdie hande? Ek was dit vanaand in onskuld. Ek deel al 6 jaar lank met jou en God het nou met jou gewerk. Moenie wag tot God jou rug breek voordat jy sal luister nie. En hy vat my hand en hy tel my op van my stoel af en hy sê my, daar's die deur, tot ziens, ek sien jou weer. Ek beloof jou. En ek stap uit daai deur uit en ek kom by, dit was daar, dit is seker so 9:00 die aand. En toe ek opkyk, toe is dit volmaan. En die volgende oomblik begin die wolke om daardie maan sirkel en waai, dat dit my bang maak. En ek besef, sy laaste woorde toe ek nog so op pad by die deur uit is, toe sê hy, hou op om met die genade van die Here te speel. Net so. Moenie wag tot God jou rug breek voor jy sal luister nie. En ek staan daar buite en ek hoor hy woorde weer klink in my ore, en ek besef, ek is verlore, sonder God. Al het ek in 'n kerk groot geword, ek ken hom nie. Ek hardloop terug en ek slaan aan die deur, ek sê, maak oop. Ek is nou reg dat jy met my kan praat. Hy sê, nee, bly buite. Ek sê, Jas, maak hierdie deur oop, ek wil inkom, ek moet jou praat. Hy sê, bly buite, ek het klaar my hande gewas. Hy sê, jy wil mos nou eers doen wat jy wil doen. Gaan doen wat jy wil doen, tot ziens. Ek sê, Jas, asseblief, ek pleit om nader, want ek sê, moet ek op my knieë staan, hy sê, hoef dit nie te doen, die gaan. En toe hy nou sien, ek is nou regtig desperaat. Toe maak hy die deur op en sê, nou is jy reg. Lekker onthou was 'n wintersoggend, die kaggel het gebrand. Toe ek daar instap, toe sien die teenwoordigheid van die Here daar.
Ek sak op my knie en ek sê vir hom, bid vir my. Hy vra, wanneer doop jy jou, want jy het gesê, hy sê, jy het jou lankal al bekeer, kom net tot hierdie punt, en ek sê, Sondag. Daai Sondag aan, bel ek al my pelle, daai hele week, ek bel hulle almal, ek sê, julle sorg dat julle Sondag in die kerk is. Ek het 'n boodskap vir julle. Daai aand sit 'n klomp van hulle 2-3 rye vol in daai kerk. My familie, my broers, my niggies daar, of jy nog glo in doop of nie doop nie, ek voel vir my ouers is daar, hulle het almal in die ander kerke. Ek sê, ek gaan doen wat God vir my sê. En daai aand bekleed ek my in die naam van Jesus, en God kom en hy was my oortredinge weg, en hy maak my wit soos wol. En ek sê vir hom, Jas, ek het net een versoek, as ek van daai doop wat af uitkom, hou hierdie mense hier binne, ek wil net my getuienis met hulle deel, en ek gaan staan op daai kant, staan my kneekap so teen mekaar, en dis nie die koue van die doopbad nie, nee. Dis van bang gewin om nooit in my lewe voor mense gepraat nie, en ek het nie 'n nota voor my nie, ek begin uit die vuis uit my getuienis met hulle deel, en die eerste spil wat ek sien, hulle sakdoeke uitruk en hulle oë begin afwees, al die pelle vir my wat daar agter sit in my eie familie, en ek sien net hoe dat hulle die Here in daai oomblikke met hulle hart en hulle gees begin werk. Bekeer jou en laat jou doop. Hoe lank wil jy uitstel? Elke een, sê hierdie skrif, moet dit doen. Slegs Petrus, selfs Paulus volg presies dieselfde proses. Hoor in Handelinge 20. Hoe het ek niks agtergehou van wat nuttig is nie, om dit aan julle te verkondig en julle te onderrig in die openbaar en in julle huise, terwyl ek kragtig by die Jode sowel as die Grieke aangedring het op die bekering tot God en die geloof in ons Here Jesus Christus. Wat is eerste? Bekering, dan geloof. Dit is baie duidelik uit die woord van God, dat Johannes, Jesus, die 12 apostels, asook die dynamiese apostel Paulus 'n persoonlike bekering as die vertrekpunt tot ware geloof in Christus verkondig, sonder om enige uitsondering in die Nuwe Testament. Sien ons dat dit is die orde van God in die Bybel. Ware bekering moet altyd ware geloof voorafgaan, sonder 'n persoonlike erkenning van ons sondige verlore toestand, sal die beoefening van ons geloofslewe slegs 'n godsdienstige aksie wees. Dit is hoekom ons so dikwels vind dat die geloofslewe van so baie mense onstabiel, sonder diepte en geestelike vooruitgang is. Julle mense kom by God uit, maar hulle word nooit bekleed met sy heerlikheid nie. Hulle neem Christus in hulle koppe aan, maar hulle kom nie tot die oortuiging dat ek met my sonde aflê nie. Dan bly hulle in daai selfde sondige natuur vashou en hulle doen dieselfde oortredinge oor en oor en oor en oor en oor. Maar ek het goeie nuus vir jou. Die feit dat jy Jesus gekies het, gaan hy jou nie los nie. Hy druk ons baie keer binne in 'n drukgang in en dan sot hy jou uit. Julle, ek het jare, toe ek by landbou nog was, en daai jare in die landboubedryf betrokke was, ons navorsing gedoen het, was die veekunde ouens ook saam met ons, en baie van daai naweke was hulle naweke af, en dan moes ons plantkundige ouens hierdie vee versorg, en daar was ek proppe in hierdie diere se mage ingesit om te gaan kyk wat is die verteringspotensiaal van verskillende gewasse, en dan is daar 'n klomp bramane tussen daai goed, en ek weet nie of jy 'n bramaan bees ken, daai ding is 'n ongeskikte ding. Dan sit hulle om in 'n drukgang, en daar is so groot klam, dan staan een ou daar by daai voor, dan jaag jy hom agter in die drukgang en na hardloop, hy is nie so wyd, daar raak hy soos 'n trechter al hoe nouer. Dan jaag ons daai klomp bramane daarin met hierdie proppe in hulle lywe, en hy wil net spring, hy wil uit daai ding uitkom. En daar ons lê agter mekaar, hy kan nou nie baie daarheen gaan nie, en die oomblik as hy voorkom, dan moet daai voorste perd net wakker wees. Want as daai kop, daai snoet van hom deur daai plaat te kom daarvoor, daai ding is nou oop, dan moet hy al hierdie arm begin druk hierso, en as hy arm druk, as hy ding se kop deur is, dan klam daai ding om sy nek vas, en dan staan hy ding. Jy kan nie spring nie, jy kan nêrens heen nie, dan kan jy 'n lekker dik inspuiting vat, jou pes, jy gee my al my dae vandag, al hierdie moeilikheid, vat so, en dan kan jy hom daar met hom werk, en dan haal jy hy prop uit met jou hand daar in sy maag, en met 'n klomp handskoene, en jy gaan haal hy goed uit, en draai my jou neus weg, maar jy doen dit maar. Want hierdie klomp mense wat nou navorsing op dit doen, ek weet nie hoe hulle dit reg doen, maar hulle doen dit elke dag. Maar daar het ek gesien, partykeer vat God ons op so 'n pad, dat hy jou in 'n drukgang sit. En julle drukgang is nie lekker nie. Hy het my deur 'n drukgang gevat in my lewe toe ek jonk was.
seker vir 14, 15 jaar, wat ek nie verstaan het, waarom is ek in die druk nie. Want ek vandag vir jou iets sê, het ek nie daai pad geloop nie, sou ek nooit in die bediening al die jare ontstaan nie. Ek sou nie kon nie. Nee manier. Want daar het hy my gelouter, hy het my hart gemaak. Hy het gemaak dat ek kan staan. Omdat alles het nie altyd goed gegaan nie. En daar het hy my geleen. Hy het my in die drukgang gesit, aan my kop vasgeklam, en as hy my daar gehad het, dat hy met my gewerk, en as hy hoor hierso, vat hy die inspuiting, leer het nie. So ek en julle is daar. So as jy vanaand so 'n bietjie deur 'n moeilike tyd gaan, moenie te veel bekommerd wees nie. Die kopklam gaan jy net maar tyd losgaan. Dan kom jy uit. Maar dan moet jy net daai wildheid 'n bietjie los. Okay, want as daai ding daar uithardloop, dan hardloop hy vir daai eerste paar tree nog wild, maar daarna sien jy doef, op net af nie. Hoekom? En daai adrenalien wat gepomp het is so groot dat hy net al sy energie opgebruik. So luister wat sê die Here vir jou. Bekering is eerste en dan omdat jy glo. In baie kerke word hierdie beginsel verontagsaam omdat daar slegs gespreek word dat 'n persoon maar net kan glo om gered te word. Hierdie boodskap lei tot onbekeerde Christene wie se lewe onveranderd bly en nie onderskei kan word met die tipe lewe van 'n wêreldse mens nie. Julle ken mos die ou gebreklike of die ou gesegde wat sê met die Bybel onder die een arm en die duiwel onder die ander arm. So hierdie ou is elke dag in die kerk, maar sy lewe getuig nie van Christus nie. Dis presies wat dit beteken. Handelinge 17 verklaar Paulus dat dit God self is wat aan alle mense sê dat hulle moet bekeer. Julle in hierdie kwytskrif. God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig wanneer? Nou. Wanneer is nou? Dis vanaand. Aan wie? Hy verkondig nou aan alle mense waar? Julle sien as jy jouself net hierdie paar vrae vra, dan kom maar sommer 3 dinge in hierdie paar woorde uit. Hy verkondig nou, dis die tydsgreep, aan alle mense, nie net party nie, oral. Enige plek van die wêreld, om wat te doen? Dat hulle moet. Daai selfde woord wat Morney nou gesê het, 'n opdrag. Hulle moet bekeer, omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man, hoofletters. Wie's dit? Dis Jesus in die vlees. Wat hy aangestel het, en hy het hiervan aan hulle sekerheid gegee deur hom uit die dode uit op te wek. So met ander jy het 'n bewys. Hebreërs 6 vers 1 sê, "Oh, let us stop going over the basics of Christianity again and again. Let us go on instead and become mature in our understanding. Surely we don't need to start all over again with the importance of turning away from evil deeds and placing our faith in God." Die skrywer van Hebreërs maak die verklaring dat ons nie die hele tyd by die basiese boodskap van Christendom kan bly nie, maar dat ons moet voortgaan tot die karakter wat in Christus Jesus is. En julle, wat is sy karakter? Nommer 1. Hy's 'n God van liefde. Hy's 'n God van vergifnis. Hy's 'n God van vryspraak. En as daai goed nie werk nie, gaan ek sukkel. Draai weg van die ou sondige leefwyse tot bekering en draai in geloof terug tot God vir jou oorwinnende lewe. Die woord die evil deeds dui op alle onbekeerde dade en dui selfs op die vleeslike godsdienstige werke waarmee ons dink ons gered kan word. In die lig hiervan roep die profeet Jesaja in Jesaja 64 uit, "We are all infected and impure with sin. When we proudly display our righteous deeds, we find they are but filthy rags." Dan sê hy, dan gaan hy aan daar so met ander, wat sê God hierso? In die Afrikaans sê hy daar, al die werke van ons is soos vuillappe. So julle, ek en jy kan niks doen in 'n werk om hierdie genade van Jesus ooit in ons lewe te verdien nie. Ek kan net Christus aanneem in geloof. My lewe oorgee deur bekering in sy hand.
en dan glo dat hierdie Christus my op die pad van die opstanding uit die dode gaan vat. Besef, besluit en draai terug na God. Ons sal volgende week daar begin. So kan jy sien, ek wil net Johannes 16 afsluit mee. En as hy kom, die eerste aksie van 'n sondaar is ware bekering, omdat die Gees van God die mens trek en die persoon toelaat, dat die Heilige Gees hom of haar sal lei tot die oortuiging van sonde, geregtigheid en oordeel. Hoor wat sê Johannes 16. En as hy kom, as die Heilige Gees kom, sal hy die wêreld, wie gaan hy oortuig? Die wêreld oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. Hoor mooi, hy gaan jou oortuig. Hy veroordeel jou nie. Hy oortuig jou van sonde in jou lewe. Hy oortuig jou van geregtigheid en hy oortuig jou van oordeel, dat Christus vir ons hierdie pad gebaan het en vir ons hierdie goed uit die weg geruim het. Van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. So wat is die grootste sonde? Wat is die probleem met sonde? Hulle glo nie. En van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie. En van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. So Christus sê, ek gee julle die volle pakket. Julle is gered. Ek maak vir julle die pad oop. Maar julle moet kies. Jy moet dit aanneem. Niemand anders nie, jy moet kies. Ware bekering se oorsprong lê in die bewustheid van elkeen van ons se verlore toestand en die noodsaaklikheid van 'n verlosser om te verlos. Mense wat reageer op die Heilige Gees se uitnodiging om Christus aan te neem as verlosser, God en koning en besluit om Jesus te volg, kan nie bly by die begin van die prediking van die evangelie nie, maar sal noodwendig voortgaan tot die volle grootte van 'n lewe saam met Christus. En julle daai lewe is 'n lewe van heiligmaking. Nou kry ek klaar met die ou mens en ek begin doen wat God vir my sê. Ek begin luister na sy stem en ek raak gehoorsaam aan sy opdragte vir my lewe. Die dag toe die Here my roep vanuit landbou uit, 6 maande voordat ek geweet het wat gaan gebeur en hoe dit gaan gebeur, toe sê die Here vir my, raak ontslaaf van al die goed wat jy besig is mee. Jy gaan hierdie gemeente oorvat. Toe weet niemand dit nie. En ek het letterlik die Here op sy woord gevat. En ek was daai tyd het ek tweedehandse voertuie verkoop, ek was in landbou betrokke, ek het 'n restaurant in die stad gehad, ek het 'n klomp dinge gedoen. En ek het die goed begin afskaal. Dan sê Here, dit is wat jy met my wil doen. Hier is ek. Toe gee ek oor. En letterlik 6 maande daarna, toe kies hulle die moderator vir die genootskap uit Port Elizabeth uit. En hy skuif Pretoria toe. En hulle beroep ons pastoor dat in ons gemeente is Port Elizabeth toe. En die Here sê vir my, jy vat hierdie gemeente oor. Het ek ooit dit gedink? Nee. Ek het dit nie geweet nie. Want weet jy wat? God loop 'n pad met elke een van ons. En wat belangrik is, moenie die afdraai vat wat hy nie wil hê jy moet vat nie. Maar bly op God se weg. Bly op God se pad. Maak nie saak hoe pynvol dit is nie. Bly daar. Want hy gaan jou deur dit lei om aan die ander kant uit te kom. Vandag kan ek terugkyk en sê, Here, daar's so baie getuienis in my lewe wat ek vir julle vandag kan vertel, hoe die hand van die Here net op my was, deur goed wat ek gedoen het, nie geweet het hoe ek dit gaan regkry nie, nie geweet hoe ons die geld gaan kry om dit te doen nie. Ek het 'n kerk gebou, daai ding is seker vandag 20 miljoen rand werd. Ek het nie die mense gehad nie die getalle gehad nie, ek het nie die kapasiteit van finansies gehad nie. Maar die Here het my gesê, jy bou daai kerk, maar jy mag nie geld leen nie. En 2 jaar lank het ek 'n Bybel gevat, en ek hom so op my hand, ek het hom oopgemaak op God se belofte, en ek het hom letterlik so in my hand gevat, en ek het in daai auditorium geloop, soos daar net 'n dak op, en ek het die Here herinner aan sy beloftes, 5 uur in die môre, 4 uur in die môre, 7 uur in die môre, 8 uur in die aand, 10 uur in die aand,
En vroeg in die môre as ek bid, dan hoor ek naderhand, hier's iemand binne in hierdie auditorium. Daar's nie muur nie, jy kon enige plek in, daar's nie deur en die bossies hier in die kant uitgegroei. Die struktuur het daar gestaan, maar daar was nie 'n dak voorop nie, net die auditorium met 'n dak op gehad. Daar's nie vensters nie, daar was niks. Ons het agter daai klein kinderkerksaal die kerk gehou. En dan hoor ek, hier's iemand hier langs my. As ek my oë oopmaak, is dit ou Joyce, 'n swart vrou. Sy is so oorkant die straat gebly. Sy het 2 kinders gehad. Die een is op die arm gedra en die ander is in die pram. Want ek in die oggend 5:00 haar inboek, dan so Joyce daar. Dan hoor sy my bid. Ek het nie eens geweet hulle hoor my nie, maar sy het my gehoor. Sy het 'n paar huise van haar gebly. Want sy was daai tyd al klaar, dan kom sy met die kind in die pram. Ek die kant in die auditorium en sy daai kant. Dan roep ons die genade van die Here. Ons vra vir die Here dat hy vir ons die weg sal oopmaak. En toe ek nou op my ouerste en oudste is in my hele lewe, na 2 jaar, en ek sê, Here, hierdie is 'n... Toe die kerk my dag op die rooi tapuit op my sê, hoor jy ou perd, jy moet voor die uitvoerende raad verskyn oor hierdie ding wat jy hier gedoen het, want hierdie is 'n wit olifant. Jy het nie die koste bereken nie. Gaan ek na die Here, ek sê, Here, u hoor hierdie mense, ek moet nou by die volgende vergadering, is ek voor en hulle gaan vir my grind. Nou moet jy asseblief wakker word in hierdie saak. Hou nou op, jy vat nou te lank. Ek beloof jou, ek het die Here net so gesê. En daai dag vat ek 'n skrif. My woord is my woord nie soos 'n vuur wat verteer en soos 'n hamer wat 'n klipharde rots vernietig nie. Ek vat daai Bybel, die skrif. Ek skryf hom op 'n transparant muur. Daai tyd was dit op transparante. En ek skyn hy ding teen hy wit muur in die kinderkerksaal. En ek loop in hy kinderkerksaal, ek die kant en pastoor John die kant. En ons roep daai skrif voor God, is my woord nie 'n vuur wat alles sal verteer en soos 'n hamer wat 'n klipharde rots vernietig nie. 5:00 daai aand kry ek 'n telefoon oproep en 'n ou vra vir my, sit jy of staan jy? Ek sê, ag, ek is so gewoond aan stryd, sê maar vir my of ek nou sit of staan, maak nie eintlik saak nie. Hy sê, ek het vir jou goeie nuus. Hy sê, die Here het vir jou nou net R890,000 losgemaak om my kerk kontant klaar te bou. En ek staan daar en ek sak op my stoel. Ek sê, dankie Here. En ek bou daai kerk kontant wat daar staan in die naam van Jesus. Hoekom? Want ek het hom vertrou en ek het hom geglo en ek het gedoen wat hy vir my sê. Dit het 'n prys gekos. Hier staan 'n kerk, hierdie gebou hier. God het my gesê, koop hierdie plek. Ek sê, Here, ek het nie die geld nie. Hy het my 'n belofte uit sy woord gegee. Hy sal voor my uittrek. En julle, dit is 3 jaar later en elke maand trek hy voor my uit. En ek wil vir jou sê, is nag. Maar ek gaan aan die ander kant uitkom. En hier gaan 'n gemeente staan. Nie wat hierdie ander mense hier nie. Hier gaan 'n gemeente hier staan wat God my gaan gebruik om die kerk hier te plant. Maar hierdie sal 'n herlewingsgemeente wees. Want dis wat op my hart brand. Ja, amen. So jy kan maar kies, gaan ek 'n deel daarvan wees of gaan ek nie. Pastoor, my ek bly bietjie ver af. Ek is jammer vir jou, jy gaan maar moet kom. So luister mooi kind van die Here. Dit is nie verniet, ek het hier begin want ek weet wat God wil doen. Weet jy, is die beste van alles. Daai aand toe ek hier begin met die eerste keer met hierdie Pieterbou se huis, toe betaal iemand op die kerk se rekening geld in en op my persoonlike rekening 2 aparte geleenthede onder Herbou se huis. Want die onderstaande huis wat 'n man my R500,000 gesteel het van my, wat ek nie klaar gekry het as gevolg van dit. En ek moes besluit om hom vry te maak, ek en my vrou, of om hom te vervolg. En ek het besluit 70,7 is beter as die geld wat hy my skuld. Yes. Ek het vir die Here gesê, Here, nou kan ek dit nie doen nie. Maar ek het 'n kerk gebou met geloof. Dan sal ek maar weer 'n kerk bou en 'n huis bou, sommer 2 goed gelyk in geloof. En ek het daai geld wat die mense gevat het om op my rekening inbetaal het gevat. Ek het 'n bouer gekry en gesê, kom plant die eerste stene. Want as ek in my voet oor hierdie waaf, oor die kant van hierdie boot gaan sit nie, in hierdie stormtyd van my lewe, nie gaan ek God se heerlikheid nooit aanskou nie. Hy was Saterdag weer die migrasiesampe toegebou. Die ander geld wat hulle inbetaal het op die kerk se rekening, het ek oorgeplaas na 'n ander rekening toe. En die dag as ek hier begin, sal ek waarskynlik met aanddienste begin, terwyl hierdie mense oggenddienste hou.
Maar ek wil nie hulle musiekinstrumente, hulle klankinstrumente, ek wil God vertrou om hierdie kerk te vat op 'n ander dimensie. Maar nou het klare voetprint vir die kerk geteken. Nie dat hy wou nie, hy moes. Ek het net eendag 'n boodskap gekry en sê, hoor asseblief, vat net hierdie voetprint, teken net hierdie kerk oor, want ek kan nie langer hierdie gebou sê, ek kan nie langer na hierdie ding kyk nie. Ek wil weet hoe moet hierdie ding lyk. En ek kan uit hierdie kerk omskep, 'n eenvoudige plannetjie. Hy moet nog baie werk gaan doen, hy weet dit nog nie, maar hy het die voetprint geteken. Hoeveel kan ons hier inkry op 500 mense? Nou julle, as ek 500 mense kan inkry, ek hou 3 dienste op 'n dag, het ek 1500 mense hier. Want dit is nie wat God hier wil doen nie. Hy wil hierdie kerk gebruik om Suid-Afrika na lewing weer te bid. Want vir 10 jaar van my lewe het ek my lewe daarvoor gegee. Ek het 'n pad op 'n berg, op die Magaliesberg uitgebou, met hout balke en hout pale, sodat enige mens met 'n voetpad tot bo op die kruin kon loop daar by my kerk. Ons het voorbidders daar gekry vir 3, 4, 5 jaar aan mekaar, elke Saterdag het hulle opgetrek na die berg om te bid vir herlewing vir hierdie land. Tot die Here my 'n visioen gegee en gesê, die kerk het teruggestaan in the most prospect times of revival to retreat julle. Ek weet, dis nog iets wat God in my lewe gaan doen. Ek probeer altyd allemaal mense saam met my vat. Miskien moet ek hierdie keer sê, Here, vergeet dit ander mense saam, want ek weet nie of hulle bereid gewees om dit te doen nie, want ek sukkel om dit te doen. Maar ek weet ek moet. Maar ek gaan weer mense saam met my vat. Want ek glo daarin. En die wat gaan kom, hierdie plek met 24 uur uit 24 uur oop wees. Vir alle kerk om by mekaar te kom, alle rasse, alle tale, alle nasies, om te kom bid vir Suid-Afrika. Enige tyd van die nag en die dag soos Azusa-straat. Want ek wil God se heerlikheid in hierdie land sien en kom. Ek wil hom sien. En julle kan 'n deel daarvan wees. Ons gaan net God se timing moet vat. Dis al wat ons moet doen. Intussen is ons nog nie daar nie. Maar ek gaan weet wanneer ek daar is. Glo my vry. Want ek het eers goed wat ek moet gaan doen aan die ander kant. Ek moet goed in plek sit daar. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir die Heilige Gees wat ons ervaar. Jy maak 'n oproep tot elkeen van ons, dat ons sal bekeer elke dag. Dat ons harte in die hand sal sit. Dat ons die sonde wat ons so maklik, sê die woord van Hebreërs, omring mee word. Dat ons so maklik daarvoor val. En daai selfde skrif in Hebreërs sê, dat julle dit nog nie teen bloede toe weerstand gebied, teen die sonde en die oortreding nie. Ek wil bid, Here, help ons, dat ons hierdie Gees, die Heilige Gees krag van God weerstand sal bied teen al hierdie verkeerde dinge wat ons so maklik doen. En Here, baie keer is dit hierdie klein jakkalse wat die wingerd verniel. Klein dinge wat ons eintlik oorsien, wat ons nie eens besef ons self Christus se Gees te leer nie. Here, omdat ons so gewend is aan daai lewenspatrone van ons, dat ons nie verstaan en weet, Here, dit is nie u plan en u wil nie. Dit is hoe u wil hê ons moet funksioneer en hoe ons moet leef en hoe ons moet praat en hoe ons moet doen, Here. Help ons om elke dag ons lewe voor die Here se hand te sit, sodat ons kan deurbreek in die krag van God se Heilige Gees. Here, lei ons in u heerlikheid. Laat u naam geheilig word in ons in u teenwoordigheid, Here, wil ek bid, vul ons daarmee. En almal wat vanaand hier is, Here, en hulle wat nog moet inkom, ek wil bid, bring hulle in, tot eer en verheerliking van u naam. Want Here, dis net die woord wat ons verander, niks anders nie, dis net die woord. Maak ons verdraagsaam teenoor mekaar, leer ons, Here, om weerstand te bied in die Gees, Here, dat ons eie gees nie afgetrek sal word nie. Help ons om oorwinning oor ons swakhede te kry. Gee ons genade, Here, dat ons in Christus Jesus kan groei tot sy volheid, is my gebed, in Jesus se naam. Amen. Amen. Mag die Here julle seën, kom drink 'n koppie koffie saam met ons. Ons bid dat die Here met julle in hierdie week sal wees.